Onderwys gaan nie oor matriek nie. Onderwys gaan oor 'n klomp lewensvaardighede wat ek leer, sodat eintlik die res van my lewe 'n leerder kan wees. Dis nie meer watse inligting moet ek leer nie, dit is nou waar kry ek die regte inligting? Daar's soveel inligting daar buite, hoe soek ek? Hoe weet ek wanneer is inligting reg en verkeerd? Wanneer is dit fopnuus en valsnuus? Maar die rol van die onderwyser word nie meer as die houer van inligting nie, maar die fasiliteerder van leer, en daai kopskuif het nog nie plaasgevind. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Dr. Jaco Deken, uitvoerende hoof van die skoolbeheerliggaam organisasie FETSAS. Jy is 'n baie bekende stem op RSG. Baie dankie dat ons vandag hier aan huis in Bloemfontein by jou kan kuier en land en sand gesels. Dankie Pieter, welkom, is mos 'n ou bekende wêreld vir jou. Jaco, Tim Du Plessis het jare terug gesê van Japie Goud, voormalige uitvoerende hoof van die ATKV, hy is Afrikaans se geheime wapen. En ek wil my nou verstout om te sê dat ek dink jy is onderwys in Suid-Afrika, nie net vir Afrikaans nie, Afrikaans ook. Jy is onderwys in Suid-Afrika se geheime wapen. Vertel ons, waar het jou pad met FETSAS begin? Want ek dink jy sou die laaste 5 jaar die uitvoerende hoof min of meer. Ja, dis eintlik 'n interessante verhaal. Ek dink die onderwysomgewing het my dalk gekies. In my tweede week as jong kandidaat prokureur, artikelklerk, het ek my eerste onderwyssaak gehad waarmee ek moes gewerk het. Dit was 'n skool van Adjenko wat afgedank is daar in die Oos-Vrystaat, en ek moes die uitstel van hulle verhoor gaan doen het, want my voorganger in FETSAS, Paul Kolditz, is op daai stadium die prokureur onder wie ek my prakties gedoen het in die praktyk. En Paul het op daai stadium baie onderwyssake gedoen, so ek het die Engelse praat van by default, by verstek, het ek toe begin onderwyssake doen, so as kandidaat prokureur. En my kwalifikasies is eintlik handelsreg, arbeidsreg wat ek gespesialiseer het, en so die onderwysvakbonde in die Vrystaat en FETSAS was van my kliënte gewees. En so van kliënt FETSAS het ek toe op 'n stadium voltyds van die praktyk af saam met Paul na FETSAS toe geskuif. Wat is FETSAS se geskiedenis? Ja, dit is interessant. In die laaste paar jare van apartheid het die sogenaamde modelskole begin. Die model C en model D skole. En die model C skole, nou is hier in die laat of in die vroeë 90's gewees. En wat toe letterlik gebeur het met die klomp Afrikaanse skole, wit Afrikaanse skole en Engelse skole, te keuse gehad. Of hulle kan privaat gaan, en dis hoe help mekaar 'n privaat skool geword het van openbare skool af daardie tyd, of word hulle 'n staatsondersteunde skool. So jy bly steeds 'n staatsskool op daai stadium, maar die staat het vir jou sakgeld gegee om te sê jy stel die onderwysers aan en jy neem al die besluite in jou skool. En toe 'n klomp van hierdie beheerliggame wat daai tyd bestuursliggame genoem is, bymekaar gekom te sê, nou hoe doen ons dit? Hoe word ons 'n werkgewer? Hoe werk die onderwyswetgewing? En toe daar provinsiale organisasies begin ontstaan. En FETSAS het 33 jaar terug, September maand, hier in die Vrystaat ontstaan. Nie ver waarvan ek en jy nou sit nie, in die hotel hier in Hospitaal Park. Het FETSAS gestalte gevind, en hy is hier gestig, een van die provinsiale federasies. En so is daar in verskillende provinsies het daar organisasies tot stand gekom, en dis waar die naam Federasie van Beheerliggame nou kom, toe hierdie provinsiale organisasies saam verenig in 'n federasie. Nou ons is lankal nie meer 'n federasie nie, ons is 'n unitêre organisasie, maar ons het die naam gehou, omdat dit so 'n bekende naam toe nou later geword het. So het dit half organies dan nou begin, hoe het julle toe nou nasionaal geword en nie meer 'n federasie nie, maar 'n... Ja, dit is nou in Paul Kolditz se tyd gewees, wat hulle vir mekaar gesê het, as ons kan as losse organisasies werk en los organiseer, maar ons gaan nie 'n groot nasionale impak maak nie. Om 'n nasionale impak te maak met wetgewing, goed georganiseer te wees, ledegeld wat bydra tot die nasionale saak, nie net tot die provinsie nie, moet ons kyk na 'n nuwe, meer vaartbeleide struktuur. So ons voorgangers, en hier moet ou baie krediet gee aan Paul Kolditz, wat die visie gehad het om te sê, as ons federaal gaan bly ons gefragmenteer. As ons die staat en die organisasie wil aanvat, moet ons 'n baie sterk unitêre stelsel wees, waar ons 'n nasionale raad het, waar jy dan permanente personeel aanstel, en so het Paul toe die eerste uitvoerende hoof geword, eintlik die eerste voltydse uitvoerende hoof. Die res van die ouens is eintlik maar vrywillige raadsvoorsitters gewees, wat beperkte tyd in 'n organisasie kan gee. So ek wil amper sê, so 18, 19 jaar terug het die organisasie eintlik regtig spoed gekry, met Paul wat toe die leiersels permanent gevat het. Maar die profiel van FETSAS het intussen seker heeltemal verander. Julle is glad nie meer net Afrikaans en net voormalige model C skole nie. Ja, dis nou baie interessant, nee. Ek bedoel, as jy nou gaan kyk na jou spektrum van skole, en daai tyd die ou model C skole, jy's reg, dus het ontstaan het, want dit is waar die behoefte eerste was. Maar
daai termmodel C skole bestaan nou vir 30 jaar nie meer nie. Nou in die volksmond is daar nog 'n paar wat sou praat van hom en dis nou die kodewoord vir 'n politikus as hy praat van 'n wit of Afrikaanse skool. Ons praat nou van model C. Soos in Mpumalanga nou. Soos in Mpumalanga, Limpopo en so meer. Maar as jy nou gaan kyk, selfs in die as ek die Vrystaat dalk is 'n goeie voorbeeld. Hier was in die heydays van apartheid was hier 119 ou model C skole. En FETSA se ledetal is in die Vrystaat oor die 300 skole. En baie van die ou model C skole lyk ook glad nie meer soos 35 jaar terug wit en Afrikaans en daai skole is regtig getransformeerde skole. So ons bedien lede-skole uit alle groeperinge, stad, platteland, of dit nou kwintiel 1 tot 3 wat geen skoolgeld is of veel skoolgeld skole, ons bedien hulle volledig. En ons, as jy kyk na ons personeelprofiel ook, dan het ons spreektaalsprekers van die provinsie. So in die Vrystaat het ons 'n swart kollega wat in Sesotho die opleiding kan aanbied vir die skole, veral in die hoë digtheidsareas soos daar in die KwaZulu-Natal, die Chaba omgewing. En dit probeer ons in alle provinsies doen, want dis 'n gemeenskap wat met eienaarskap vat van daardie skool. So ja, is dit 'n lekker diverse personeel en 'n baie diverse skoolgemeenskap in ledetal wat ons bedien. Hoe werk julle lidmaatskap? Alle beheerliggame in die land behoort nie aan julle nie. Nee, ons is 'n vrywillige organisasie. So 'n skool se beheerliggaam sluit aan as lid van FETSAS en ons het ons prysmodel werk per kind per jaar. So dis nie 'n diensverskaffer model wat ons sluit nie. Jy sluit aan as 'n lid van die organisasie. En as jy lid is vir die organisasie, word jy deel van die kollektiewe stem en dan het jy nou toegang tot 'n klomp hulpbronne in die organisasie, praktiese goed. Wat maak ou nou as jy sukkel met dissipline in die skool? Of daar gebeur 'n verskriklike ding met 'n kind wat oorlede is op 'n toer of 'n verkrachtingssaak en die media is op 'n ou. Hoe hanteer 'n ou dit nou? Maar ook die lekker gedeelte is hoe verander ek my skool van 'n gemiddelde skool na 'n pypskool? Hoe stel ek die beste moontlike skoolhoof aan? So daai bietjie regtig vorentoe beplanning. Hoe gebruik ek tegnologie optimaal? So dis baie meer en ek dink die belangrikste funksie van FETSAS het nooit verander nie. Destyds het daai ouens bymekaar gekom te sê ons moet as 'n verenigde stem praat. As ons met die staat praat, met die minister praat, namens ouers en gemeenskappe sê, man, wat wil ons hê met in onderwys gebeur? En dit beskou ek steeds as my primêre taak. As FETSAS en as die uitvoerende hoof, om seker te maak ons bly 'n sterk kollektiewe stem vir beheerliggame. Jaco, ons is nou al byna 2 jaar in 'n regering van nasionale eenheid. Die minister was Angie Motshekga vir baie jare. Toe ons nou Siviwe Gwarube wat nou amper 2 jaar en 'n DA minister is. As jy die twee se termyne moet vergelyk, Angie het nou baie jare was hy onderwysminister. Siviwe is nou maar net 2 jaar, maar as jy die twee vergelyk, is daar vir jou 'n duidelike verandering? Is dit positief, is dit negatief? Ek dink ek moet ontweeledig antwoord. Kom ek sê dalk eers oor Angie Motshekga. Sy was die langste dienende minister van onderwys in die ganse geskiedenis van Suid-Afrika. Apartheid Suid-Afrika ingesluit, nee. Ek meen die drie volle termyne wat sy gedien het, is amper ongekend gewees van enige minister. En wat ek haar ter ere moes gee, is sy het geen kaart en verslag was geheim gewees nie. Sy het 'n baie oop kaart oor alles gespeel en sy was toeganklik gewees en daar wil ek haar krediet gee. Die Achilleshiel was die vakbond gewees wat haar sleg gebyt het en politieke ideologie. En ek dink as ek kyk na Siviwe Gwarube is Siviwe se grootste uitdaging is eintlik as 'n oppositieminister wat moet werk met 'n bureaukrasie wat deur die Motshekga termyn aangestel is. So baie van die senior amptenare met wie sy moet werk is eintlik deur die ANC aangestel of ontplooi dan nou. So ek dink die minister het wonderlike planne en sy het wonderlike energie wat sy in die sektor ingebring het. Maar die inkoop en samewerking was veral daai eerste jaar traag. Dis 'n minister wat geen ervaring van die onderwyssektor gehad het nie. So haar eerste 12 maande was skoolbesoeke, mense ontmoet en elke dag amper 'n nuwe gesig. Maar ek kry tog die gevoel dat die minister het bietjie gemakliker geraak in haar eie vel in hierdie portefeulje en haar 5 jaar plan, dit wat sy wil doen, vind ek geen fout meer nie. Daai minister sê ons moet teruggaan en gaan kyk na die foundations of education, nie net grondslagfase nie. Wat is daai basiese boublokke? Sy het 'n groot passie vir die voedingsprogram vir ons kindertjies. Wie daai eerste 1000 dae, dit wat 'n kind eet bepaal tot 'n groot mate hoe daai brein gaan ontwikkel. Die minister sê ons moet ons beleggings gaan maak terwyl hulle jonk is. So of sy die inkoop van almal gaan kry, ek is nog nie daarvan oortuig nie, want die politiek moet uitspeel. Maar dat sy 'n besonderse mooi manier het om met mense te werk, ek dink dit maak haar geliefd op hierdie stadium in die stelsel, selfs die mense wat nie na 'n party is nie. Dis 'n minister wat bereid is om te luister
En dis lekker om te sien dat sy by skool plat op haar boude by die kindertjies sal sit en 'n boek sal oopmaak. Maar dat daar verskriklike harde werk en moeilike besluite vir haar voorlê, dis gegeewe. Veral as ons kyk na die begroting, ons kyk na befondsing. Ons sal seker net 'n bietjie gesels oor geld en onderwys, maar as jy amper 'n kwart van jou land se inkomste vir onderwys gee, dan is die verwagting van die land baie hoër as dit wat ons nou sien. En die bietjie geld wat by skole uitkom, klop nie met die wonderlike klomp geld wat die parlement gee nie. So die minister gaan hier in die middel begin skoonmaak met al die ander programme en mense en strukture wat die geld opvreet wat nie by skole laat uitkom nie. So sy het 'n groot uitdaging, maar ek sien groei in haar. Ek sien geweldige groei in die minister en ek sien ook dat die antagonisme word 'n bietjie minder. Ek dink dit vat so rukkie om te sê hoe koop ons in hierdie plan? As ons almal vir onderwys werk, dan kan dit tog nie net wees dis die DA of die ANC wat vir onderwys werk nie. Dis tog ons almal se kinders. Ja. Jy noem nou van die uitdaging van die birokrasie wat sy geërf het. Jy moet eintlik maar ploeg met die kalvers wat vir jou gegee is. Ek dink Helen Zille het ook in haar autobiografie nogal uitvoerig daaroor geskryf in die Weskaapse regering. Maar as jy van FETSA se kant af kyk, hoe toeganklik is hierdie minister? Hoe toeganklik was Angie? Want ek weet julle mekaar op speed dial omtrent. Ja, dis eintlik wonderlik. Ek moet sê met Angie het ons ook 'n baie goeie verhouding gehad. Sy was toeganklik geweest met beide met my en veral met Paul 'n baie goeie werkverhouding gehad. Paul Collins my voorganger. Ek en sy wie weet ook 'n baie goeie verhouding met 'n goeie verhouding met haar kantoor ook. En is vir ons belangrik want die politieke hoof van 'n departement speel tog 'n baie groot rol in die beleidsbepaling en die rigting waarna die departement gaan. So ek probeer ten minste een keer 'n kwartaal alleen met die minister vergader. Weg van die amptenarye af, van ook net oor hoe gaan dit minister, hoe gaan dit met jou? Kom jy daarom uit ook by jou mense en jou gesin en so meer om daai bande te bou. 'n Bietjie te droom oor wat onderwys kan wees. So ek vind die minister baie toeganklik. Sy het 'n wonderlike span in haar kantoor wat baie beter met ons saamwerk as die vorige minister se kantoor. Ons het 'n goeie verhouding met die minister gehad, maar nie dieselfde hartlike verhouding of kollegiale verhouding met haar kantoor nie. En dan moet hy ook met mekaar sê jy kan net met die minister verhouding hê. Dis verskriklik belangrik om met jou direkteur-generaal en jou nasionale departement wat eintlik die werk doen, daar ook 'n goeie verhouding te hê. So 'n groot deel van my werk is die skakeling en die netwerk en om seker te maak ons hoor nie net mekaar se woorde nie, ons hoor ook mekaar se harte. En om dit te kan doen, moet hy 'n bietjie tyd saam spandeer. En ek voel die minister het moeite gedoen om ook uit te reik na ons toe en dat ons regtig mekaar oor diep en moeilike goed reguit kan gesels. Ja. Jy het verlede jaar gesê jy dink Siviwe Gwarube is besig om beheer te verloor oor die departement. Het dit nou al intussen verander in die 3, 4, 5 maande? Ja, ek moet sê die minister het my gesels na die berig verskyn het om te sê wat bedoel ek? Dus ek minister is die slegste jaar gewees wat aanstellings betref. Die nie betaal aan skole in die provinsies. Ek weet nie die feit dat ons kan nie nou sit op daai stadium met 29,000 vakatures onder jou toesig nie. Jy moet nie sweet klap. As geld nie by regte plekke gekom het nie, raak ontslaaf van die mense wat nie die werk doen nie. Dis die politieke leierskap wat ons nou van jou as minister verwag. So ek dink verlede jaar is los aan die slegste jaar gewees wat ek kyk onderwys, beheer en bestuur in seker die 18 jaar wat ek by die organisasie betrokke is. As ek kyk hoe swak die departemente gevaar het. Die minister het met die begroting wat nou kom en die aanslag wat nou kom is baie meer direk om te sê maak seker die basiese goed reg gedoen word. So is 'n bietjie vroeg om dit te evalueer. En dis hoekom ek sê die minister gaan moeilike besluite moet neem en sy gaan nie bang moet wees om haar nek uit te steek. Maar sy is nou lank genoeg in die saal dat ek dink sy dit met selfvertroue kan doen. Wat ook interessant was, by die onderwys Legotla, toe die president daar gepraat het. Die president het elke enkele projek of plan wat die minister op die tafel gesit het hy eintlik gesê, I'm going to endorse that. Hy staan 100% bankvas agter. Ek weet nie van 'n ander DA-minister wat so direk die president se ondersteuning gekry het op al die projekte nie. So ek hoop dit skuif bietjie die momentum na haar kant toe om te sê, hier's genoeg energie agter jou om nou uitvoering te gee en raak ontslaaf van die mense wat jy so teleurstel. Die hoeveelheid geld wat, ek dink dis die grootste deel van die koek, die begrotingskoek gaan onderwys toe. In Suid-Afrika, die enkele grootste uitgawe is onderwys. Is daar bang for the buck? Dis 'n baie goeie vraag. Dis 'n goeie vraag wat 'n sakeman vra as ek so lank daai persentasie belê het, wat is die opbrengs op my belegging en ons is nie goed nie. Dis eintlik die tweede grootste uitgawe. Die grootste uitgawe is skuld. Ja, en dan kom ons by onderwys. En na onderwys kom ons eers by gesondheid, nê. So as jy kom ons vergelyk net onderwys en gesondheid.
dan sê ons land, ons maak ons grootste belegging nie om mense gesond te kry nie, ons maak ons grootste belegging om ons kinders geleerd te kry. En dan moet jy jouself die vraag, doen ons reg daaraan? Die aanhef van Suid-Afrika se grondwet. Nou, ons spring baie keer in die menseregte om te sê wat sê die grondwet, my reg tot onderwys, my reg tot taal en kultuur, maar die aanhef sê eintlik vir ons hoekom het ons 'n grondwet? Wat wil ons daardeur bereik? En een van daai sinnetjies in die grondwet se aanhef sê: ons het hierdie grondwet want ons wil die potensiaal van elke mens ontsluit. Dit is my so dit spreek so in wie ek as mens is. En in my geloof, om te sê, maar ons is tog iets groters hier. Dis nie grondwet sê, dit is primêr onderwys se verantwoordelikheid. Nou as ek kyk na potensiaal ontsluit, die Engels het 'n mooi sêding van we're scratching the surface. We're scratching the surface. Ons het 'n miljoen kinders wat die onderwysstelsel 'n jaar verloor wat nie deurgaan tot graad 12 nie. Ons doen kinders se onreg aan deur 'n onderwysstelsel te skep wat maak asof elke kind moet universiteit toe gaan. 'n Land soos Suid-Afrika, 'n ontwikkelende land, behoort hoogstens dalk 1/3 van ons kinders moet na tersiêre instellings toe gaan vir graadkwalifikasies. Ons soek mense wat vaardigheidsontwikkeling kan doen. Wat as jy uitstap by 'n skool of uit jou opleiding uit, dat ek dadelik my mikroonderneming kan begin. Dat ek die basiese het, dat ek vinnig kan kwalifiseer as 'n loodgieter want ek het die basiese gedoen. Ek verstaan hoe werk houtwerk, ek kan dakkappe opsit, ek kan basiese planne doen. En dan die verskriklike belangrike tegniese lyn. As jy kyk hoe infrastruktuur in duie gestort het, behoort die 1/3 van ons kinders behoort eintlik in tegniese lyne te hardloop. Nou praat ek net van hoë tegnies van ons ingenieurs en ons plantekenaars en ek wil amper sê die argitekte nie. Nou is ek letterlik by ons vaardighede om die spoorweë weer in die gang te kan kry. Om vir Eskom en ons elektrisiteitsvoorsieners genoeg mense te kan lewer om die industrie te dryf en die infrastruktuur te gaan ontwikkel. Ek dink daai geleenthede is daar, maar onderwys doen nie genoeg om daai 3 strome 100% in werking te stel nie. En 'n deel daarvan is ouers wat net wil hê kinders moet akademiese bane hardloop en al versigtig is om te sê ek wil nie my kind in 'n vaardigheidsbaan sit. So ons moet dit verkoop dat is nie minderwaardige onderwys nie. Dit is wat vir jou geleenthede skep om jou potensiaal te ontsluit om 'n verskil in die land te gaan maak. En dis 'n bietjie klemskuif. En ek dink mense sal verstom wees of ouers dalk en selfs kinders as hulle hoor wat 'n loodgieter verdien teenoor sê nou maar wat 'n prokureur verdien. Ja, verseker. En ek vind dis iets wat jy as dit jou vaardigheid is en jy kan dit doen, dan kan jy onmiddellik begin werk. En dis skaars. Onmiddellik inkomste begin verdien. En elke gemeenskap is 'n toilette blok en dit krane en dit water nodig. So ja, ons doen ons kinders onderrig aan deur nie vir daai vaardighede te leer nie, nee. Jy het nou gepraat Jaco van tussen die begroting of waar die geld vandaan kom en wat ons uitkry op die ou end, is daar baie dinge tussenin. Wat is daai dinge? Waarop word hierdie geld gemors? Want onderwysers word nie aangestel, net nou gepraat oor poste verlede jaar wat die ergste was, boeke, vervoer. Ek meen daar's 'n legio probleme wat met geld verband hou in elk geval. Maar waar gaan al daai klomp geld dan heen? Kom ek sê dat ons sit nou in die Vrystaat. Kom ons vat gou die Vrystaat se begroting as 'n goeie voorbeeld. As die Vrystaat nou hulle geld van Tesorie af kry, nou word die geld toegeken aan die provinsie en die provinsie ken geld toe in onderwys. Dan spandeer hulle 94% van al die geld wat vir onderwys gegee word in die Vrystaat betaal hulle salarisse. So jy het 6% van die geld is oor om onderwys te bedryf. Net dis nie volhoubaar nie. Die 94%, dis nie net onderwysers se salarisse. Nee, dis nou salarisse vir amptenary in hierdie massiewe groot stelsel. Ek meen hier's 'n pos wat hulle noem 'n office-based educator. Nou wat op die aarde is 'n office-based educator? Ek was in daai kantoor, daar kan nie meer as 4 kinders in daai kantoor gaan sit nie. Ons soek nie office-based educators nie, ons soek aanstellings by skole waar kinders is. So hier's 'n geweldige groot bureaukrasie wat sit van die nasionale departement af, provinsiaal en dan het jy nou distrikskantore. Jy weet in elke direkteur het 'n sekretaresse en 'n voertuig en 'n wil amper sê catering begroting, dat 'n kwintiel 5 skool, dis die sogenaamde Rykskole, kry 315 of 320 rand hierdie jaar per kind per skooldag. Is R1.57 om 'n skool te bedryf. Die armste skole kry R1.890 vir die hele jaar vir daai kind. Dis net so bietjie net onder R9 per skooldag om 'n skool te bedryf. Dis nie wat toegeken is in die parlement nie. So ons moet gaan kyk na 'n struktuur om te sê daar moet iemand wees wat toesig hou in 'n provinsie. Maar hier is te veel bureaukrate in hierdie proses. Nou praat ek met van die senior amptenare sê yes, but we need senior officials in schools. Ek sê ja, maar julle het, ons noem hulle skoolhoofde.
As die skoolhoof nie kan sien dat die goed gebeur nie, raak ontslaaf van die skoolhoof. Daar's jou senior bestuurder. Nou wat nou gebeur, ons het skoolhoofde wat die stelsel verlaat, want hulle word mikrobestuur. Skoolhoofde wat posbusse word vir die departement en alle amptenare die arme hoof se drempel deurtrap, in plaas daarvan om vir die hoof te sê, jy het die vryheid om jou skool te kan bestuur soos wat jy moet. So ons moet van hierdie klomp lae amptenary wat geen waarde toevoeg nie, ontslaa raak. Ek weet die president is verskriklik lief vir sy projek van 'n distrik gebaseerde herstelplan van Suid-Afrika. Ek wil hê die distrikte moet wegraak in onderwys. Hulle dra nie by tot die kwaliteit van onderrig op skoolvlak nie. Daai pos en geld wat daar lê, het ons op skoolvlak nodig in die vorm van mense by skole wat vir kinders kan skool hou. Jy praat nou van 'n bietjie meer 'n soort van 'n gedesentraliseerde stelsel, maar wat interessant is vir my is die nasionale departement van onderwys het nie so 'n groot invloed. So dit's klaar gedesentraliseer na die provinsies toe, maar dit is ook nie heeltemal 'n werk nie. Ja, Pieter, is 'n interessante stelsel want dis een van die min dele in ons land waar daar nasionale en provinsiale bevoegdheid is. Ons praat van konkurrente jurisdiksie. So daar's 'n nasionale verantwoordelikheid, maar onderwys word eintlik op provinsiale vlak bedryf. Nou minister Motshekga het nogal taamlik gereeld in die media gesê as daar moeilikheid is, sy het nie enkele skool nie. En sy was 100% reg, sy het nie enkele skool nie. Want elke skool is in 'n provinsie wat onder die gesag staan dan nou van die provinsiale LER, die lid van die uitvoerende raad, en dan die onderwyshoof. En daar moet ek myself geonderbreek. Ons het ook nie staatskole nie. Dis openbare skole wat aparte regsentiteite is. So daai skool behoort ook nie aan daai LER of aan die onderwyshoof nie. Hy behoort aan onsself. Behoort aan daai skoolgemeenskap waar hy gesetel is. Maar dit skep heeltyd hierdie spanningspunt tussen nasionale wetgewing en regulasies en die magte van jou minister en hoe dit provinsiaal toegepas word. En dis die ander uitdaging wat die minister tans het. Sy kan die wonderlikste plan hê, maar as sy nie die inkoop van al 9 van hierdie LER het wat dit gaan laat plaasvind en dan gebeur dit ook nie. En ek weet baie keer is die enigste provinsie wat inkoop is die Wes-Kaap, want is ook 'n DA gebeurde provinsie. So daar loop ook maar 'n bietjie politieke sous in hierdie pot in. So dis die groot uitdaging, is hoe die stelsel in mekaar gesit is. So nou sou ou amper versigtig om te sê ons soek meer nasionale beheer, want as jou regering skielik radikaal ander kant toe trek, dan's alle skole in die moeilikheid. Maar in 'n stelsel wil jy eintlik die meeste gesag en besluitneming op voetsoelvlak hê, want die mense wat die beste weet wat in 'n skool aangaan, is daai skool se bestuur en daai skool se beheerliggaam, nie die amptenaar in 'n kantoor iewers nie. Jaco, baie groot kwessie veral in die Afrikaanse skoolomgewing was die Bela-wette wat nou ingestel is. Julle het daai tyd gesê julle is tevrede toe dit nou uiteindelik deur al die prosesse is, want dit kom al ook 'n hele paar jaar, dit is nie net 2 of 3 jaar wat dit kom nie. Julle is tevrede, is julle nog steeds tevrede? Ja, is interessant, hy kom nou van 2017 af, van daardie tyd, daai eerste weergawe was horribaal, net toe die besluitneming en die staat het besluit wie se hoof en wie se adjunkhoof en so meer. En ons het gesê ons kan werk met dit wat daar is. Ons is nie noodwendig tevrede met alles nie. Die werk wat daar is was veral betreffende die taal- en toelatingskomponent. Nou amptenare te skool wou knyp, het Bella nie nodig gehad, het nog altyd gedoen, doen dit ook nou nog, met of sonder dit. Maar wat baie van wat die howe reeds gesê het in hofuitsprake is eintlik gekodifiseer. Dis in wetgewing ingeskryf, wat is die stappe en wie's vir wat verantwoordelik. So daar's eintlik baie meer duidelikheid. En as 'n amptenaar nie oor die regte hekkie kom nie, dan kan ons hof toe gaan daaroor. Ek dink die gedeelte wat daar te min aandag aan gegee is in die hele proses, was dalk oor graad R gewees. Nou moet ons 1.2 miljoen kinders formeel in die stelsel inkry al vir 2 jaar en daar's nie geld daarvoor nie. En ouers is gekriminaliseer. Wat ons daai tyd gewaarsku het, maar bietjie versand geraak omdat almal gepraat het oor taal en toelating. Die taal en toelating word eintlik tot 'n groot mate ontknoop deur die regulasies oor kapasiteitsbepaling wat nou in die pipeline is. Ek weet nie hoeveel kinders kan in 'n skool wees en as die skool vol is, dan help dit tog nie, ek druk meer kinders en dit help tog minder, ek verander die taalbeleid as die skool vol is. Maar ek wil graad R wat ingekom het, is nie befonds nie. Geen provinsie het voldoende fondse om dit regtig te kan doen nie. So daar's eintlik 'n groot hofsaak wat wag om te gebeur. Is daai kinders het 'n grondwetlike reg om in die skool te wees en daar's klomp 5-jariges wat soos ek en jy hier sit en gesels in die straat te speel wat nie in 'n skool is nie. En die wet sê jy moet vir pa en ma arresteer as die kinders nie in die skool is nie, hulle is skoolpligtig. Nou ons weet hulle kan nie ouers arresteer nie want daar's nie voorsiening gemaak nie. Maar nou kom ons in 'n grondwetlike dun ys. Wat se wet en bepaling gaan ons volgende sê ons gaan daai en ook nie toepas nie.
En nou kom jy by 'n meer 'n legitimiteitsvraag, 'n geloofwaardigheidsvraag oor hoekom maak ons wette as ons dit nie kan toepas nie. So oor daai gedeelte is ek eintlik baie meer bekommerd. Ek dink julle het 'n berekening gemaak oor hoeveel honderde duisende ekstra mense en hulpbronne dit gaan verg om dit in elk geval verpligtend te maak en te voorsien dat daar infrastruktuur en dinge is vir kinders. Pieter, ons beklei glad nie oor die feit dat graad R moet 'n verpligte skoolfase wees nie. Kinders moet vroeër inkom, die grondslagfase moet meer doen. Dit is eintlik gegeewe. Dit gaan eintlik daar het ons die geld om dit te kan doen. Ons het tans nie genoeg geld om graad 1 tot graad 12 behoorlik te befonds en nou bring ons 'n nuwe graad in terwyl ons weet ons dit nie vermoë nie. My verwagting was dat dit sien maar 1 Januarie 2030 sou inkom. Ten minste hierdie 5 jaar tyd te gee vir begroting, vir ontwikkeling, kwalifisering van die onderwysers en om die stelsel gereed te kry. Maar iewers het iemand in die president se oor die verkeerde inligting gegee en nou sit ons met die gebakte pere. So dis een van die goed wat my baie bekommer. In Bella wat nie regtig deurkom soos wat hy moet deurkom nie. Ons het amptenare wat hier en daar begin droog maak oor hoe hulle interpreteer taal en toelating sou werk, maar dit hanteer ons ad hoc. Ons het een hofsaak in Noordwes nou waarmee ons in die gang is. Swart terug in. So wat ons hoop die hof 'n goeie uitspraak sal gee om te sê kan nie kort baie vat hier op nie. En dit is ook nie so dat die onderwyshoof kan sê dis my skool, ek besluit wat die wet sê so nie, want die wet sê dit nie. Die wet sê beheerliggaam julle is verantwoordelik vir taal en toelating. En dis wat ons nou toets op hierdie stadium. Die ander bepalinge leef ons op hierdie stadium taamlik gemaklik mee. Dit is eintlik goed dat taamlik lank in die stelsel was. Praat van die ongedokumenteerde kinders wat eintlik nou begin tel. Vir jou poste ook, is daar nou 'n kind sonder papiere, kan die staat nie sê ons kyk aan die ander kant nie, dis 'n kind in 'n skool, het 'n onderwyser nodig. So ek dink die ander bepalinge het taamlik makliker ingekom. En as dan natuurlik die stupid bepaling oor 'n quorum by 'n begrotingsvergadering. Dit nou het jy 200 ouers wat daar is, maar jy moet 205 hê. En nou kan jy 'n begroting goedkeur nie. In die volgende vergadering is dan nou sonder 'n quorum, nou kan daar letterlik 5 ouers opdaag en hulle kan die begroting goedkeur, maar jy het vir die ander 200 hulle daar was gesien, nou mag ons dit nie doen nie, wat eintlik absurd is, wat ons uitgewys het. So ek hoop eintlik ons begin met 'n volgende ronde van wysigings. Ons het nou gesien wat werk nie. En weet iets wat 'n ou byvoorbeeld heeltemal gemis het, is die les wat ons in COVID geleer het. Moet ons heeltyd by die skool wees? Tot watter mate kan ons eintlik tegnologie gebruik dat ek op afstand bietjie kan leer of meer van tegnologie kan gebruik om assesserings te doen of om take in te dien. Ons hoef nie elke dag almal heeltyd by die skool te wees nie. En ons hak nog so 'n bietjie vas in die ou industriële tydperk. Ek weet daar was skole wat klubhuise op hulle rugbyvelde het en so aan en daar sou 'n probleem ingekom het en so. Jong, jy verwys eintlik nou na die alkoholbepaling, né? Dit is interessant hoe sy so hierdie land toer en dink ons met die mense praat oor taal en toelating. Eerste vraag, kan ons nog 'n bier drink in die klubhuis? Ja, dis baie skole het baie geld spandeer op infrastruktuur en dan ook klubhuise en baie keer het hierdie klubhuis word uitverhuur vir funksies, nee, nie net tydens sportgeleenthede nie en daar het eintlik niks verander op die gebruik van alkohol of die nie gebruik van alkohol. Ek meen by skoolaktiwiteite was alkohol nog altyd taboe geweest. En van die debatte het dit amper dat klink ons gaan die goed aan die snoepies begin verkoop en dit was ook nooit so gewees nie. So nee, dit is nog steeds goed gereguleer. Ek meen jy met 'n dranklisensie het kan nie by 'n skoolfunksie wees nie, kinders mag nie betrokke wees nie. Maar baie skole maak nog 'n klomp geld deur hierdie klubhuise oor naweke te verhuur vir verskillende funksies. En dit vul skoolgeld aan. Dit maak dat ons minder skoolgeld hoef te betaal as die infrastruktuur goed gebruik word. Word daar genoeg skole deur die regering gebou? Nee, en is dit die onderwysdepartement of openbare werke? Nee, dis die skolewet sê in artikel 3, dis die werk van die provinsiale LER. Nou, as jy 'n provinsie soos Gauteng vat, ek het nou toevallig gister het ek nou die nuutste data gekry. Verlede jaar was daar 2068 openbare skole in Gauteng gewees. Die nuwe data sê daar's nou 2063. So daar's nou 5 skole minder in Gauteng. Nou as ons 15 jaar terug se data kyk, dan het die skole het nie eintlik veel gegroei nie, terwyl daar 'n massiewe toename aan kinders in die provinsie was. Nou, meneer Chiloane behoort verskriklik pak slaag te kry dat hy nie skole bou nie. Maar dit het nie in sy tyd, die moeilikheid het nie in sy tyd begin nie. As jy nou gaan kyk, wie was die LER voor hom gewees? Mary Metcalf, wat nou baie te sê het oor die kwaliteit van onderwys, sy het nie skole gebou nie. Barbara Creecy, minister, sy het nie skole gebou nie. Meneer Ignatius Jacobs, hy's nou oorlede, senior politikus, hy het nie skole gebou nie. Panyaza Lesufi, wat sy mond oor alles baie te sê het, hy het so paar bygesit, maar nie naste by wat hy beloof het in voldoende gebou nie. So dit is oor 'n lang termyn
het 'n klomp LER die provinsie en die kinders eintlik in die steek gelaat. Enigste provinsie wat op hierdie jaar se data groei in skole het, is die Wes-Kaap. Die Wes-Kaap het 'n bouprojek aan die gang gesit om nie net ekstra klasse by skole te bou nie, maar nuwe skole te bou. En dis nie 'n nuwe probleem nie, Pieter. Ons het al vir baie jare gesien, daar's 'n natuurlike migrasie van mense Wes-Kaap toe en Gauteng toe, en dis weens ekonomiese redes. En weet 'n provinsie soos die Oos-Kaap, amper 24% van ons 23% van ons land se skole is in daai provinsie, maar net 13% van ons land se leerders. So die kinders sal wegbeweeg het. So jy moet 'n klomp skole begin sluit en daai hulpbronne moet nou wegskuif uit die Oos-Kaap uit Wes-Kaap toe byvoorbeeld. So die geld volg hy kind te stadig. Nou in 'n provinsie soos kom ons van die Vrystaat. As jy kyk na die Vrystaat se kinders en die Vrystaat se skole, dan klop die getalle. Maar daai skool sit dalk nou in die plattelandse area, maar pappa en mamma het Bloemfontein toe stedelike area toe geskuif. So nou is jou stedelike skole onder geweldige druk, maar daar staan 'n leerskool in die platteland. So daai druk skuif eintlik, jy moet kyk waar is die mense, daar moet skole wees. En wat ook gebeur, is daar's dalk nou 4 skole in die dorp. En ek sal verby 3 skole ry wat se slaagsyfer nie is wat ek wil hê nie. En ek wil my kind gaan aflaai by 'n goeie skool. So die goeie skole het 'n lang ry en die swak skole het amper geen ry nie, want pappa en mamma wil die beste vir die kind hê. Dis nie politiek nie. Dis die beste vir my kind en daarom gaan ek in 'n ry staan. So 'n goeie skool gaan altyd meer aansoeke kry as wat daar spasie voor is. Dis gegeewe. En dan moet ons net die kriteria reg hê. Ek hoor die amptenare en politici sê mag nie diskrimineer nie. Dis twak. Jy mag diskrimineer. Die grondwet sê ons mag diskrimineer. Jy mag nie onbillik diskrimineer nie. Want as daar 1000 aansoeke kom vir 100 sitplekke, dan moet ek tog kriteria hê om te kies. Wie gaan die 100 wees? So ek gaan met potensieel 900 mense sit wat gaan vies wees omdat jy nie gekies is nie. Jy het nou voor ons begin opneem het gepraat oor moslimskole, skole wat die Islam geloof. Dit is my geweldig interessant wat jy gesê het, want dit is gereeld in die moslim media en geloof in skole word baie dikwels 'n kwessie. Ek meen daar was daai o God groepering en dis hofsaake gewees en so aan. Maar jy sê die moslimskole het dieselfde soort van bekommernisse as geloofskole wat nie moslim is nie, soos Christene of sê net maar Jode. Ja kyk, ons skole is mos maar in gemeenskappe geleë, nê. So jou beheerliggaam moet kyk wat is die behoefte van die skoolgemeenskap waarin jy is. En baie van ons luisteraars, as jy in jou woonbuurt gaan rondry, jy verwag redelik dit wat jy in jou gemeenskap sien, gaan jy weerspieël sien in jou skool. So ons moslimgemeenskap is passievol oor onderwys en ek dink daar's 'n ongelooflike sterk punt met die ek wil nie die term Afrikaner skole gebruik nie, dit is ook nie heeltemal so nie, maar die sentiment wat in die Afrikaanse gemeenskap gedeel word in die Christen gemeenskap is dieselfde sentiment kry ons ook in die Afrikaans en die Engelse moslimgemeenskap. Wat ernstig is oor hulle taak om seker te maak my kind het goeie onderrig. Vir wie geloof belangrik is en die spasie soek om te sê maar ek wil my geloof op 'n bepaalde manier kan uitleef. So deur die jare het ons interessante gesprekke en onderhoude gehad met 'n geweldige geïnteresseerdheid in wat sê beleid. Kan ek bepaal wat se godsdiens ons beoefen? Kan ek kyk na die skoolure byvoorbeeld en net vir interessantheid, dis die beheerliggaam van die skool wat die skoolure bepaal. Nie die hoof nie die onderwyshoof nie, die beheerliggaam. So weet in die moslimgemeenskap kan hulle sê die skool sluit 12:00 dat die seuns by die moskee kan kom. Dit mag gebeur. En ja, so daar's 'n mooi belangstelling in taal en godsdiens en kurrikulêre, buitekurrikulêre programme veral uit die moslimgemeenskap. Ja, gesels gereeld met hulle. Ons het nou gepraat oor kwessies wat nou soort van op regeringsvlak of op bestuursvlak, provinsiale regeringsvlak, nasionale vlak, maar daar's skole wat ook maar moeilikheid vir hulle self maak soms en skole wat onregverdig deur die provinsiale regerings en die nasionale regering geteiken word. Jy het Lesofie se naam genoem. Spesifiek hier na 2 skoolhoofde gevalle wat ek net wil hoor wat is jou kommentaar op. Die een is Pretoria Girls High, is 'n skoolhoof wat gedurig in Lesofie se versuur is en Tshilwane se versuur is. Maar dan is daar ook 'n skool soos Waterkloof. En ek weet dis nie 'n lidskool van julle nie, maar wat die skoolhoof op die ou end in die pad gesteek is. Ja kyk, 'n skool gaan altyd in die nuus wees, nê. Ek meen 'n skool is soos bietjie so 'n klein dorpie, nê. Niks is regtig geheim nie en alles wat daar gebeur kry partykeer 'n stertjie. So dit moet hy ook bietjie aanvaar van skoolgemeenskappe. Ek dink as ou kyk na Pretoria meisies, so daar 'n stuk politiek ingespeel en ek dink die arme skole is vir die wolwe gegooi, politieke wolwe gegooi en as ek op daai beheerliggaam was, sou ek baie meer gedoen het om te sê ons neem beheer. Ek kan nie gaping maak dat 'n politikus kom inkom en daar besluit wat by skool gebeur nie. Dis waar die beheerliggaam moes instaan en sê ons beskerm nou ons hoof.
As daar 'n ondersoek is, volg die proses, maar jy gaan ons nie in die openbaar verhoor in hierdie prosesse nie. En ek dink 'n ou moet ook 'n bietjie begrip hê vir 'n skoolhoof se situasie. Reg of verkeerd, jy is 'n belangrike gesagsfiguur in jou skoolgemeenskap. So jy word nie beoordeel soos Jan Alleman op straat nie. So jou gedrag, jou woorde, dit wat jy sê, daar waar jy is, in Waterkloof se geval, die troeteldiere wat jy aanhou, alles reflekteer skielik op 'n ander manier. As jy nou hier met 'n spinnekop op die tafel sit en speel of 'n skoolhoof doen dit, dan die konteks van die gesprek word skielik anders. So die rolmodel is geweldig belangrik en jy word anders beoordeel. En ek dink baie keer onregverdig, baie keer dalk is dit juist vir sensasie wat ouens dit goed doen. Maar jy moet besef, daar's nêrens wegkry plek nie. So jy moet as morele leier op so 'n manier optree, dat enige iemand op enige stadium oor jou kan berig en jy kan regverdig waarmee jy besig is. Die oomblik wat jy jouself begin verduidelik as skoolhoof, is jy klaar op die agtervoet. En ek dink skoolhoofde maak te min gebruik van hulle beheerliggame in hierdie moeilike situasies. Daar verwag jy dat die skool se beheerliggaamvoorsitter sterk leiding gaan gee om te sê dis wat hier gebeur. As beheerliggaamvoorsitter, as governance struktuur van hierdie skool, neem ons nou beheer. Het sy dit ondersoek is, het sy dit media is, het sy dit tugstappe is, maar hierdie proses moet op so 'n manier bestuur word, die skool en die kinders nie vernietig word nie. En dis baie keer die wrangsmaak wat na die tyd daar is, dit verdeel gemeenskappe. Dit verdeel 'n skoolgemeenskap. Nou het jy 'n kamp vir hierdie persoon, 'n kamp vir daai persoon. En aan die einde van die dag, ons Afrika spreekwoord, het ons 2 olifantbulle beklei en dan trap hulle die gras rondom hulle plat. Die gras is ons kinders in die gemeenskap. Jaco, ek dink baie mense onderskat die belangrikheid van 'n beheerliggaam. Jy het nou so vinnig daaraan geraak toe dit nog skoolbestuursliggame was en nou is dit skoolbeheerliggame. Verduidelik net vir ons hoe belangrik en wat is die rol van 'n skoolbeheerliggaam en hoekom moet ouers die vergaderings bywoon en die verkiesings bywoon en so aan? Ja, dalk moet ek begin met 'n storie. 'n Hele paar jaar terug is ek en Paula in Johannesburg, nou vlieg ons terug Bloemfontein toe. Nou Bloemfontein vlieg jy nie sommer nie. Jy ry nie eers met 'n bus 'n hele end tot by die vliegtuig. Nou so die bus, nou kom daar 'n man so deurgevleg, nou kom staan hy daar voor my en Paul, nou vra hy vir ons, hy sê, "Julle die Vetsas manne." Nou ons Vetsas name is nou hier op ons hemde geborduur en Paul sê, "Ja." Hy sê vir ons, "Wen julle nog?" En Paul kyk die man so, hy sê, "Jou vraag is verkeerd." Hy sê die vraag is, hoe sou onderwys lyk as Vetsas en beheerliggame nie daar was nie? Dan het jy 'n ander vraag. En ek dink in daai vraag en Paul se antwoord is daar eintlik iets opgesluit van koester, van beskerm, maar ook van eienaarskap wat. Want ons het in 94 het ons nie net 'n nuwe staatsbedeling gekry vir 'n demokratiese Suid-Afrika weg van 'n autokratiese stelsel af nie. Ons skole is ook gedemokratiseer. So van 'n staatsskool waar die staat sê wat gebeur, wie stel ons aan, wat gaan gebeur, het dit weggeval om te sê nou sit ons die eienaarskap van hierdie skool, vat ons weg uit die hande van die staat en ons sit dit in die hande van daardie skoolgemeenskap. Dis 'n groot verantwoordelikheid. En daai verantwoordelikheid het toe gepaard gegaan met wetgewing wat sê 'n skool is nou 'n aparte regsentiteit. Dis 'n regspersoon. En 'n regspersoon is 'n skool soos 'n maatskappy. 'n Maatskappy se hande, oë, ore, voete is die direksie. En daai direksie gee die opdrag vir die uitvoerende hoof, die CEO van daai direksie om die werk te laat gebeur. Dis jou skoolhoof. En as jy 'n stukkie daarvan verstaan en jy word verkies op 'n beheerliggaam, dan beskerm jy daai gemeenskap se bate. Dit word die baken van hoop vir daai hele gemeenskap. Bring jou kind hiernatoe want hier gaan ons jou kind die volgende waardes leer. Dis die onderrig, dis die menswees wat vir jou kind hier gaan leer. Dis hoekom ons in vakansietyd die skool gaan oppas om nie gaan afbreek nie. Dis hoekom ons die beste moontlike onderwysers gaan werf. In die oomblik wat 'n skool daai rol begin vervul, dan begin die gemeenskap inkoop, die gemeenskap beskerm, die gemeenskap sorg. Ek meen as jy net in die straat afry, gaan jy een van die mooiste skole in die stad sien. En dis nie die staat wat hom daar gelos het nie, dis die gemeenskap wat sê die skool is vir ons belangrik. Ons wil hê ons kinders moet in 'n mooi omgewing skool gaan. En ouers het eienaarskap gevat. En ek dink dis wat die groot klemskuif so belangrik maak vir beheerliggame. Oor 'n jaar verkies ons weer 'n beheerliggaam. Daai termyn is net 3 jaar, maar jy soek altyd ouers wat daar gaan wees om te sê hierdie skool behoort nie aan die staat nie, ook nie aan die onderwysers nie, ook nie aan die ouers nie. Ons bewaar 'n gemeenskapsbate. En die probleem is, Pieter, as gemeenskappe nie die eienaarskap gaan opneem nie, dan gaan iemand altyd daai vakuum vul. En in baie gemeenskappe waar daai gemeenskap daai skool los, word hy of beheer deur 'n vakbond of die staat stap in om te sê hierdie plek hanteer ons nou soos 'n staatskool
En as jy gaan kyk na ons lys van toppresterende skole in die land, is die gemeene deler behalwe uitstekende onderwysers, is daar 'n omgewing waar dit kan plaasvind. Daar's goeie leierskap, beheer, bestuur en 'n stelsel wat goeie onderrig moontlik maak. En dis die drie beheerstelsels. En dat jou beheerstruktuur, jou beheerliggaam en jou bestuurstruktuur, jou skole van die bestuurspan moet uitstekend saamwerk. En ons opleiding praat ons van twee kante van dieselfde muntstuk. Albei moet daar wees en dan funksioneer jou skool goed. Het jy in Kroonstad groot geword? Ja, ek is in Kroonstad in matriek geskryf, waar jou Blou Skool, Hoërskool Blou Skool. Kroonstad, Blou Skool gewees, ja. Hoe was jou grootwordjare? Jou pa was 'n predikant. Ja, pa predikant, ma maatskaplike werker. Ek is die oudste van 5 kinders. Wonderlik in die platteland groot geword. Oupas en oumas op die plase gehad. So al ons kinders is verskriklik lief vir die buitelewe en die natuur en regtig vreugde te put uit klein goedjies uit verhoudings uit. En nee, ek het uit wonderlike kinderdae gehad. Kroonstad is seker een van die wonderlikste dorpe waar ou seker kon groot word. Dit was groot genoeg dat daar baie goed was, maar klein genoeg dat jy as dorp jou eie goed moes kan doen. So nee, ek het wonderlike herinneringe aan Kroonstad. En jy sê julle is 5 kinders. Ja, ek is nou die ou boet. Ons is drie boeties en 2 sissies en groot voorreg dat ons almal naby mekaar leef. Maar ek weet julle 3 broers is almal of dokters of professors, mediese dokters, jy's 'n dokter in die regte en jou broer is 'n professor. Ja, dis interessant. Ons bly ook nog al 3 bly die op 'n ry langs mekaar in dieselfde straat. Ja, ek is nou die ou boet en dan boetie net jonger as ek, is mediese dokter, praktisyn hier in Bloemfontein en dan François wat taamlik gereeld op RSG gesels oor die kameelperde. Hy is nou nie meer dokter François Deken, hy is nou professor by die Universiteit van die Vrystaat in Wiltenweiding en dan die groot projek wat baie ligtyd kry, is altyd die kameelperde projek. Albei susters is in Bloemfontein ook nog ons naby aan hierdie skool. En albei is fisioterapeute. Die een sussie is by 'n spesiale skool in Bloemfontein, was 'n fisioterapeut is, en die ander een het meer 'n sportpraktyk. Maar albei die sissies is nogals baie betrokke by ons paralimpiese atlete en die sport vir ons gestremde leerders. So hulle doen die klassifikasies vir onder andere die atletiek en die swem. Ja, so daar's 'n goeie onderwysband nog steeds. Wou jy altyd 'n prokureur word? Ek het altyd gedink ek gaan 'n veearts word en toe ek hier daai tyd start 7 was, toe breek ek my sleutelbeen en net so voor 'n skooleksamen in die hoof sê toe nee, wat het help ek kom nou skool toe daai tyd nie, my pa en my ma besef hulle kan my ook nie by die huis los daai tyd nie. En net so onder die straat in die landros gebly, my pa sê toe nee, ek maar 'n bietjie saam met hom Elisa hof toe gaan dat ek gaan kyk wat maak hy nie daar. Vraggies. En ja, so het ek nou nogal lief geword om te sien wat hulle doen en die navorsing en die leeswerk en op skool lief gewees vir redenaars en debat en gesien maar die gebeur nogals baie daarvan. En gelukkig met die boerdery leef ek nog steeds die passie vir diere uit en kon genoeg in die veld, maar ek het nou baie lief geword vir die regsprofessie en ek het nooit besef dat die onderwys het so groot regskomponent eintlik aan nie. Ja, toe het ek nou eintlik in onderwysreg wat nou 'n nuwe veld is eintlik toe nou geland. Maar nee, ek het gedink ek gaan 'n veearts word. Het jy nie gedroom om 'n onderwysreg in te spesialiseer glad nie? Nee, daar was nie eens so 'n vak gewees nie, Pieter. Onderwysreg het nie eens 'n vak bestaan nie, glad nie. Dis iets wat in die laaste 15, 20 jaar eintlik as 'n vakgebied in Suid-Afrika eers ontstaan het. En ek meen iemand keer my nou dag voor hy vra hoeveel keer wil ons nog hof toe gaan met onderwyssake. Toe sê ek, dis 'n sakeman. Ek sê jong, kontraktereg is seker amper al 5000 jaar oud en daar's nou nog kontraktuele geskille. Ons gaan nog steeds hof toe. So ons kan verwag dat daar nog baie litigasie gaan wees want dit is 'n jong veld. Ek meen hy ontwikkel. Ons moet verstaan hoe interpreteer ons bepaalde goed. So nee, daar was nie so vak gewees nie en dis eintlik wonderlik om te sien hoe dit ontwikkel en hoe gaan dit bly ontwikkel. Ek meen die kunsmatige intelligensie het die onderwysstelsel op baie onkant eintlik gevang, wat baie argaïs nog tot 'n baie groot mate werk. So hoe gaan ons daai ontwikkeling hanteer? Byvoorbeeld in afstandskool, ek meen moet jy fisies daar wees om te sê ek is nou in 'n skool ja of nee. En die nuwe definisie van lyfstraf het baie subjektiewe konsepte in wat ek verwag ons gaan litigasie sien. Ek meen ek wil vir jou iets nou sê wat vir my dalk nou nie skadelik klink nie, maar jy hoor dit op 'n ander manier en skielik is dit lyfstraf in terme van die definisie. So hoe begrens ons nou om 'n onderwyser te beskerm en as ons daai definisie gebruik? En ook as 'n kind op 'n toer gaan, jy kan tog nie elke moontlike risiko polisieer nie. Daar's 'n risiko in alles, maar dit beteken nie ons moet ophou kinders wonderlike geleenthede skep om iets te gaan beleef omdat ons bang is iets kan gebeur nie. So ons aptyd vir risiko moet nou heeltyd gaan verreken.
En ek dink dis 'n lekker dinamiese veld waar klomp goed gebeur. Wat vir my lekker is, die oomblik wat jy jou eie kinders het om te besef, jong, ons bou 'n baie groter ding as jou loopbaan. Jy wil graag hê jou kinders en jou kleinkinders en hulle kinders moet geleenthede hê om te ontwikkel. So ja, dis nou 'n baie lang antwoord vir 'n kort vraag. Watter tipe kind was jy weet nou voor die universiteit toe is en so aan? Ja, ek dink ek was besig geweest. Ek is dalk minder uitgevang as ander ouetjies, maar ek is taamlik 'n week kon nie lekker stil sit nie, nee. So ek is een van daai maatjies wat raas gekry het, wat nie oral wil stil sit nie. Ja, ek was altyd nuuskierig geweest en ek het altyd baie vrae gevra wat my in die moeilikheid gekry het. As 'n ou bevraagteken, ons kom uit 'n tyd uit skool uit van jy moes dit wat daar gesê is, moes jy net eenvoudig aanvaar. En ek het nie altyd goed gesluk daaraan nie, want ou bevraagteken, hoekom moet goed op 'n bepaalde manier gebeur? En een van my groot vakke vir wie ek 'n groot liefde gehad het, was biologie geweest. En die meneer het net eenvoudig nie toegelaat dat jy 'n vraag vra nie. En daar verloor ek toe my belangstelling. Seker dit dat ek toe nou nie 'n veearts geword het nie. En op universiteit, toe ek op kursies was, het ons altyd gepraat van 'n sluiper as jy nie baie betrokke was nie. Was jy baie betrokke of het jy meer akademies gefokus? Ja, nee, die kampustyd was my wonderlike tyd geweest. Baie lekker geweest. By baie aktiwiteite op kampus betrokke geweest. Baie sporttoere, het daai tyd die Koffsiekerk, daai tyd het draftoere altyd gehad. Ja. So ek het elke jaar lekker gaan ver saam hardloop en baie gekamp, saam met die CSV, band gespeel, musiek gemaak saam met hulle. En nee, die kampustyd baie sosiaal geweest. Ek het vir ons klasmaats gesê, help jy ons kuier met mekaar en ons gaan mededingers wees. Ons moet ons kliënte in die ander fakulteite gaan werf. Ja, ek dink dis netwerk is my altyd belangrik. So ek het regtig probeer om wye oor fakulteite heen lekker bande te skep. Het jy toe op universiteit ook die band met jou vrou geskep, is dit waar jy haar ontmoet het? Ja, ek het my vrou op universiteit ontmoet. Eintlik sy is die kamermaat gewees van my groot vriendin op skool en ek het altyd daar by my skoolvriendin, ek en sy was hoofseun en hoofdogter gewees en op 'n stadium toe kom Corina agter 'n kuier by die koshuis en sy nie daar is nie. Toe het ek my vrou op kampus ontmoet en sy toe onderwys studeer. Was dit in daai tyd wat jy jou studentejare wat jy die omroeper was? Ja, Pieter, is nou baie jare terug. Jy het mos nou gehoor my pa se maatskaplike, my ma se maatskaplike werker en my pa predikant. So jy moes jou eie plan ook gemaak het met 'n sakgeldjie. So jy was 'n gemeenskapsradiostasie gewees waar ek program uitgesaai het en lekker studente sakgeldjie gekry het. So ek het partykeer as veldverslaggewer gewerk. En op 'n stadium was ek hier so klein ligte vliegtuigie gewees om ons nou die Arrive Live verslae doen Desember vakansie en draai ons al by die Gariepdam, gaan ons nou weer op tot by die Vaalrivier, dan doen ons nou vir die landverslag oor wat gebeur op hierdie stuk N1. Ja, so ek het daar my eerste blootstelling gehad aan media en radio en medium om met media te gesels en te werk. Kom ons praat bietjie gou oor François, jou broer wat met die kameelperde. Ons het nou al baie met hom op RSG oor kameelperde gepraat. Dit is absoluut fascinerend. Hy's wêreldbekend vir sy navorsing en so aan. Hulle het nou hierdie sentrum hier buite Bloemfontein, dink naby Brandfort op pad Brandfort toe. Ja, by Amanzi. Het hulle nou gestig. Maar jy gaan help hom nogal gereeld met die kameelperde. Ja, dis nou een van my groot vreugdes. Jy gaan nou sien, daar's nou 'n paar foto's van my en die boetie op hier waar ons nou sit by die kameelperde. En nee, ek dink toe hy sy doktoraal destyds begin het, was dit daar in Kamap gewees, daar in Noordwes naby, daar by Tosca Brei se omgewing. En lekker paar weke saam met hom in die veld spandeer, wat ek bietjie kon afvat en is eintlik baie lekker. Dit is so 'n interessante veld van navorsing. So ek sê ek het 'n groot belangstelling daarin, maar net so lekker om vir François te kon help aan die baanbrekerswerk. Nou ek meen hulle is nie die wetenskaplikes, so ek is maar die ou wat met die toue rond hardloop en daai tyd was ek toe nog fiks en vinnig geweest. Dan was ek nou toue op die kameelperd se voete kry en 'n deel van my taak is as die kameelperd nou plat kom, seker te maak die navorsers is veilig. So ek is gewoonlik hier op die voete met die toue en seker te maak dat hulle kan die monsters trek wat hulle kan trek. Ag weer eens tyd saam met hy so boeties in die veld is kosbaar. Dit is die dag nou so verby is. En die son begin so sak en jy is daar in 'n pan en jy kan hom sien hoe daai olifante inkom en die renosters kom water drink. En die nag moet jy gou blikkies gooi om die jakkalse weg te hou van die vleis af. Dis iets anders wat hy saam kan beleef en dis 'n groot voorreg. Maar jy ook baie van reis en ek dink jy en jou broers reis ook saam. As ek dit nie mis het nie, was julle redelik onlangs deur Botswana eintlik met 'n baie langerige reis. Ja, so 6.500 km. Ja, daai vakansie het ons daar by die Pafuri hek deur eers die Zimbabwe nasionale parke gedoen en toe is ons op Zambië toe gewees en Botswana deur af teruggekom. Nee, pragtig, maar ons probeer as daar 'n teerpad is en 'n sleg teerpad
in 'n goeie grondpad en 'n slegte grondpad, dan kies ons die tweespoorpad. So ons het probeer wegbly van die groot paaie af om die agterpaaie te gaan ry, om 'n dik steel van die mense te beleef. Ek meen om met 'n handpomp te gaan waterpomp. En om waar by die plaaslike hoofman te gaan vra, mag ons maar vanaand onder jou groot boom ons tent opslaan, en kan ons maar hout koop by jou, of die visse wat inkom wat hulle die oggend gevang het vir ontbyt te braai, bly voorreg. Jy besef net hoe ongerep Afrika eintlik nog is en wat so ongelooflike vriendelike, hartlike mense op hierdie kontinent is. Dit is, mens moet dit beleef. Jy het nou genoem van Koffsiekerk wat altyd 'n draftoer gehad het. Die hardloop op die Comrades en ek dink jou pa doen en jou broers hulle ook. Ja, ons is 'n paar wat in die familie wat al die Comrades gehardloop het. Ek het my eerste eens saam met my pa gehardloop. Dit was my pa se 12de Comrades gewees. Dit was my maklikste Comrades ooit. As my pa gestap het, het ek gestap. As hy water gedruk het, ek water gedruk. Ek het net heel lag gemaak soos hy gemaak het. Nee, ek dink in die werk waarna ou betrokke is dit belangrik om buite jou werk 'n gesonde en gebalanseerde lewe te handhaaf en om lekker gesond en fiks te kan bly. Dis my kop skoonmaak tyd. Dis 'n tyd wat 'n ou lekker vroegoggend as daar nou nie verkeer is nie, net jy en ek hardloop met my hond, dat ons het 'n heerlike stil oggend saam. En as hy so op die lang pad is, meeste van my groot lewensbesluite is iewers met tekkies op 'n pad geneem. So is kop skoonmaak tyd, ag maar, soek vir my baie lekker. So nee, is 'n baie aktiewe span. So François is sterk met die 3-kamp by die korter afstande, baie lekker, en die ander boeties hardloop ons almal lekker ver. Ja, kom maar julle boer ook. Ja, Pieter, jy het mos nou gehoor ek kontinueer veearts word, so ek moes iets anders kry. Daar in die Oos-Vrystaat het ons 'n stukkie grond waar is ons boeties en pa boer daar. So ons het 'n beesboerdery, 'n bietjie wild. So ek probeer dan ten minste so 1 naweek 'n maand probeer ons op die plaas wees, en vakansietye dan kan 'n ou paar goed daar doen. En ag, dis voorreg, die kinders word groot, 'n klomp goed wat jy daar op die plaas kon doen wat jy nie durf in die stad doen nie. So die span almal daar leer bestuur en skiet en visvang en roei en beeswerk en pype trek en wimppomp heel maak. So dit is baie lekker. Hoe kom jy by alles uit? Ek dink ek het groot geword in 'n huis waar my pa en my ma vir ons 'n voorbeeld gegee het van prioriteite, nê. Jy kan 100% gee waar jy op daai oomblik is. En as 'n ou dan weet hoe lyk 'n ou se program, ek dink dit is 'n goeie programbepaling. Om nie belangrike geleenthede van jou gesin, jou kinders te mis nie. As jy by die huis is, moet jy teenwoordig wees. Wat help ek sit en speel met my kind bal en ek dink aan die werk nie. As ek in die werk is, dan dink ek eintlik aan bal speel. Ek dink daai teenwoordigheidsbeginsel het ek taamlik vroeg in my lewe geleer. En dan goeie dagboekbeplanning om te besef, weet jy, in jou 24 uur het ek 'n werksverantwoordelikheid, maar ek is nie Vetsas nie. Vetsas is nie Jaco nie. En jou identiteit nie eenvoudig net te gaan vind in 'n organisasie of in 'n bepaalde prestasie nie, maar regtig uit te kom dit wat lekker is. Weet jy, nou is 'n gemeenskap in jou kerk, in jou verhoudinge, in jou gesin, jou kinders, en jou ouers. Ek het nog die voorreg dat beide my ouers en skoonouers leef en sinvol betrokke in ons lewens in Bloemfontein, tyd daar te kan spandeer. So dis beplanning, maar ek dink ook hoe meer 'n ou sin daarin vind, hoe meer maak 'n ou tyd om hierdie balans iewers te kry. En ons het groot geword, en ek dink baie groot gedeelte van ons Afrikaanse kultuur of Afrikaner kultuur is harde werk is belangrik. Maar harde werk het hulle baie keer net gesien as ure by die werk. Harde werk is ook harde werk in verhoudings. En harde werk in ontspanning. En harde werk in iets betekenisvol buite jou werk. So daai kameelperde is lekker, die plaas is lekker, want dis iets anders in ou se lewe. So nee, prioritiseer dit. En grense stel, jy het nou 'n baie mooi storie vertel oor hoe jy goed is met grense stel. Ja, ek dink is belangrik. Ek is gelukkig, het ek goeie mentors in my lewe gehad, en ek het 'n boek Boundaries for Leaders destyds gelees. Het so mooi gesê het, weet 'n goeie nee is baie keer baie meer werd as 'n swak ja. Jy kan nie vir alles ja sê nie. En dit is baie keer moeiliker om nee te sê, maar goeie nee bepaal eintlik dat jy waarvoor het jy nou ja gesê. En ek het toe ek die dag agterkom, ek hoef nie te regverdig hoekom ek vir iets nie. Ek hoef nie iemand te verduidelik hoekom is ek nie beskikbaar nie. Ek het nou net gesê van die minister, om te sê, minister, kom maar plaas toe die naweek, kan kuier ons daar. Maar ek sal met jou gesels, maar ek gaan nie die plaas naweek opgee, omdat jy op 'n Sondag wil vergader nie. Die minister het nogal gelag en gehoor wat ek gesê het. So ek dink mense respekteer ook die oomblik wat 'n ou dit begin doen, om te sê, maar hier's bepaalde goed wat vir my ononderhandelbaar is. Kom ons keer so bietjie terug
onderwysake toe. Jy is of was dalk die beheerliggaam Ja, voorsitter. ek was beheerliggaam voorsitter vir En 3 dit- termyne, ja. Dit gee my seker ongelooflike praktiese ervaring vir wat jy eintlik in teorie, want jy het al 3 boeke ook geskryf oor beheerliggame en bestuur en so aan. Ja, ek dink dis dalk eintlik die leerkurwe, nê. Nou ons is bevoorreg met 3 kinders en toe ons oudste een graad R toe gaan, toe se ek op die skool se beheerliggaam verkies. Ek was 'n jong pa geweest. Nou die skool het gesê vir jou van jou gevaarlikste goed is 'n jong pa op die beheerliggaam. Baie idees, nog nie baie wysheid nie. Maar so te oud deur die jare het ek saam met wonderlike skoolhoofde gewerk. Hier by Figart Park Primêre Skool net af van die straat. Ek meen ons is nou 5 huise van die skool af. Die kinders het gestap. En een van my grootste vreugdes bly nou nog as ek so 'n moeilike dag in my kantoor het. En ek werk baie keer met die donker kant van onderwys. En ek maak my studeerkamer deur oop, dan kan ek die kindertjies pouse hoor lag. En ek kan die klok oorlei en dan herinner dit 'n ou, hoekom doen 'n ou dit wat 'n ou doen. En ek moet sê baie van die dokumente wat ontwikkel is in FETSAS en goed wat gebeur is iets wat ek by die skool of getoets het of beleef het of gesien het hoe werk dit in praktyk. So die lesse wat ek daar geleer het, was my kosbaar en ek het saam met wonderlike skoolhoofde gewerk wat bereid was om daai deur oop te trek om te sê kom kyk wat gaan hier aan. Lê begrip vir waar ek sit. En dis hoekom ek met soveel deernis en empatie altyd na 'n hoof luister. Daai taak en daai ondersteuning wat jy vir 'n hoof moet gee en ons moet vir hulle koester. Die stelsel gaan nie werk as ons nie kwaliteit hoofde het wat as leiers na die skole gereken word en daai ondersteuning kry van voorsitters. Jaco, ons hoor baie keer die woord SADU, die Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysunie of SADTU in Engels, en dat hulle eintlik onderwys beheer in Suid-Afrika. Jy het nou genoem van die vorige minister Angie Motshekga wat eintlik half dink ek stigterslid geweest van SADU. Ja. En mense hoor nou van die geld vir poste en so aan en daar was ondersoeke en verslae en so aan. Hoekom is SADU in onderwys in Suid-Afrika 'n probleem? Ja, kyk, as jy nou net gou kom ons werk, ek gaan sommer 'n ronde getalle in 'n werk. Plus minus 400,000 onderwysers in Suid-Afrika. Waarvan 280,000 lede is van een vakbond. En dis SADU. So die res van die ander groot 4 vakbonde is eintlik 4 klein vakbonde want SADU is verskriklik groot. Ek meen die ander vakbonde moet saamwerk om erkenning te hê in hulle bedingingskamer. Nou SADU, onthou as jy nou kyk na die regering se samestelling, is dit die ANC wat in alliansie met COSATU en SHKP regeer. En COSATU, die grootste vakbond binne die COSATU Federasie en die grootste vakbond in die staatsdiens is SADU. So hulle bepaal tot 'n groot mate wat die agenda gaan wees. So dis 'n sterk en 'n magtige vakbond. En ook as ou die kamera so 'n bietjie uitzoom en jy gaan kyk na die mees georganiseerde sektor in Suid-Afrika, waar die meeste mense wat werk aan 'n vakbond behoort, is die onderwyssektor. So as jy kyk persentasiegewys vakbond lidmaatskap, is dit van die hoogste in die land, is in onderwys. So daai vakbond het 'n baie sterk beheer oor wat gebeur. So hulle tot 'n groot mate, en ek wil dit versigtig sê, ook die departemente gekaap. Wie stuur ons om onderwyshoofde te word? Wie stuur ons om te kyk na ons lede? En dis ongesond. En dis hoekom die minister nooit effektief teen hulle kon optree nie, want dis uit eie geleedere. Dis die minister se eie babatjie. Sy het nie die vermoë gehad om op te staan teen hulle nie. Die minister sou vir jou sê as ek die plan uitgevoer wou kry, moet ek dit eers aan SADTU gaan verkoop voor dit kan gebeur. In baie van ons skole het jy 2 magsbasisse in 'n skool. Die skoolhoof kan sê hierdie moet gebeur. En dan swaai almal in die personeelkamer se koppe na die shop steward. As die shop steward sê ja, dan gaan dit gebeur. As die shop steward sê nee, dan sal die hoof se opdrag nie uitgevoer word nie. En ek dink dis die wurggreep wat ons het. Nou daai tyd toe die verslag uitgekom het van die verkoop van poste, was dit 'n verskriklike skok vir 'n klomp mense gewees. Het gesê die goed gaan stop. Dit het nie gestop nie. Ons hoor nog steeds van poste wat verkoop word in meer as een provinsie. KwaZulu-Natal is by name genoem, maar dis nie die enigste provinsie nie. Ons is bekommerd dat mense word doodgemaak, dat daar vakatures kan ontstaan, dat daar aanstellings gemaak word. Daar's provinsies waar selfs van ons nasionale departement se mense nie hulle voete in daai provinsie mag sit nie, want daar is 'n sogenaamde heat uit op hulle. Hulle lewens word bedreig as hulle soontoe gaan. En dis anargie. En binne, en ek wil nie sê dit is die vakbond nie, maar dis binne die vakbond wat dit geduld word, wat hulle nie sterk uitkom hierteen nie. So daar's 'n wurggreep in onderwys wat ongesond is en die DA minister, en ek neem nou spesifiek DA minister, het nie genoeg ondersteuning om regtig waar 'n verskil te gaan maak teen hierdie groot vakbond nie. Ek sê noudag vir die minister, toe sê sy, ek moet onthou dis 'n groot en magtige vakbond. Toe sê ek vir ek weet,
Minister, maar weet jy, elke kind 2 ouers. As jy die ouers agter jou kry wat reg is vir hulle kinders, dan is daar baie meer ouers, daar's miljoene ouers teen die 280.000 vakbondlede. Doen die regte ding en die land gaan vir jou ondersteun. Moenie net na die pype dans van een vakbond nie. Maar hulle is magtig, dis gegewe. Wat dink jy op die oomblik is die enkel grootste kwessie in onderwys in Suid-Afrika? Ek wil sê geld, maar ek wil nie sê geld nie. Want ek dink daar's eintlik genoeg geld. Ek dink die manier hoe ons geld spandeer, die manier hoe die struktuur lyk, en dit sny terug na leierskap toe. Ons het 'n gebrek aan goeie leierskap wat verantwoordelik, verantwoordbaar is, maar ook leiers wat bereid is om die moeilike besluite goed te neem. Byvoorbeeld, die stelsel werk vir 'n lang tyd, werk dit nie. Maar dieselfde mense wat die stelsel breek is nou die mense wat hom moet deel maak. Dit gaan nie gebeur nie. Ons moet ontslaa raak van 'n klomp mense eers om die stelsel reg te kry. En daar's 'n onvermoë om dit op hierdie stadium reg te kry. So op voetsoolvlak voel ons geld aan die lyf, maar die oorsaak van die swak bestuur van die geld lê in swak aanstellings en swak leiers gesetel. En dis wat die minister se uitdaging is, om ontslae te raak van hierdie mense wat daar eintlik saboteer. En nou sê ek dit verkeerd. Daai mense saboteer die toekoms van ons kinders. En die land ook. Dis presies wat gebeur. Jaco, jy het nou so vinnig daarin geraak, kunsmatige intelligensie, of ek sien hulle noem dit deesdae simulasie intelligensie of gesimuleerde intelligensie, ja. Maar kunsmatige intelligensie. Hoe sien jy dit in die toekoms van onderwys, in die toekoms van skole? Dit is nie net met kinders nie, onderwysers, al daai dinge. Jy het nou nog genoem, jy hoef nie eens eintlik, ons moet vra, moet ons nog skool toe gaan? Kyk, as ek nou praat van iets wat die stelsel ontwrig, dink ek is hierdie een van die wonderlikste ontwrigters wat dalk lankal daar moes wees, nee. Ek meen ons het die onderwysstelsel is in wese eintlik 'n konservatiewe model op beste van tye, nee. Ek sou graag wou sien dat ons op 'n stadium vir 'n kinders 'n vraestel sou gee met 'n vraag in. Jy gee 'n stelling en jy sê vir die kinders ek gaan vir jou punte gee vir die 10 beste vrae wat jy nou vir my gaan vra oor die stelling. Ons vra vir kinders om die 10 beste antwoorde te gee. Kunsmatige intelligensie gee vir ons antwoorde. Ons moet kinders leer om die vrae te vra. Ons moet kinders leer om kreatief op 'n ander manier te gaan dink. Wat kunsmatige intelligensie vir ons wys, is daar's klomp werke wat eintlik geautomatiseer kan word. Wat inligtingverwerking in die agtergrond gaan plaasvind waar daar nie mense nodig is om dit te doen nie. Maar kunsmatige intelligensie het ook vir ons gewys, waar's die groot gebreke vorentoe. En dis juis dat mense moet weer begin mense wees. Ons moet nie mense masjiene maak nie, en die stelsel produseer mens-masjiene, ons het dit nie nodig. Ons het mense nodig wat in netwerke kan werk, wat kreatief kan wees, wat stelsels kan begin integreer, en ons onderwysstelsels nog nie gereed daarvoor nie. Ek dink nie ons moet met kunsmatige intelligensie geveg probeer opsit nie. Ek dink om dit juis mekaar gaan sê, hoe integreer ons dit meer? En wat is daai kernvaardighede wat die onderwysstelsel vir kinders moet leer om in hierdie nuwe wêreld te kan oorleef? En dan is die minister reg om te sê, maak nie saak hoe die nuwe wêreld gaan lyk nie. Ons kinders moet kan lees, skryf, 'n basiese som kan maak en ek moet verstaan wat ek lees, nee. So daai basiese goed gaan altyd daar lê. En dis hoekom onderwys gaan nie oor matriek nie. Onderwys gaan oor 'n klomp lewensvaardighede wat ek leer, sodat eintlik die res van my lewe 'n leerder kan wees. Dis nie meer wat se inligting moet ek leer nie, dit is nou waar kry ek die regte inligting? Daar's nie vir inligting daar buite, hoe soek ek? Hoe weet ek wanneer is inligting reg en verkeerd? Wanneer is dit fopnuus en valsnuus? En die onderskeidingsvermoë te kan hê om te weet wanneer is menslike interaksie nou meer nodig as 'n kliniese probleemoplossing. Ek meen jy kan nou vir enige van hierdie chatbots gaan vra, weet ek het hierdie sielkundige kwessie. Wat is die stappe? En as iemand na jou toe kom en jy kry 'n drukkie of staan net langs jou, hou jou hand vas, gaan daai oomblik vir dalk meer beteken as die 100% korrekte akademiese antwoord van jou bot, om daai onderskeidingsvermoë te hê. So skool gaan nog altyd daar wees. Maar die rol van die onderwyser word nie meer as die houer van inligting nie, maar die fasiliteerder van leer. En daai kopskuif het nog nie plaasgevind nie. Kom van 'n prokureur, ek's nie onderwyser nie, né? Jaco, as ek reg is jy al 2 keer deur die Wêreldorganisasie vir Onderwysleierskap met hulle hoogste toekenning vereer, en die laaste keer was jy in Indië om daai toekenning te kry. Ja, ek was nou 2 keer in Indië gewees vir dit. Dis ongelooflike interessante klomp mense, en wat ek daar besef het, is die grootste voordeel wat ek seker uit apartheid gekry het,
was dat ek in Afrikaans onderrig ontvang het. Van kleuterskool daar af tot in my doktorale studie het ek in Afrikaans studeer, wat seker een van die grootste voordele is wat ek kon kry. Maar, ek's 'n platlandse kind, wat op 'n wêreldverhoog saam met van die topouens kon gesels, en daar kon sê, ons hoef nie 'n tree terug te staan, vir die wêreld so groot verhoë, deur dit wat ons in ons plaaslike skole geleer het, en in ons gemeenskappe ontwikkel nie. Ons hoef nie te dink, ons is 'n klein landjie onder in Afrika, en ons kan nie regtig ons idees en ons voorstelle op 'n wêreldverhoog sit nie, ons kan dit doen, en ons land lewer kandidate wat regtig hulle skoene kan volstaan. En is ook baie interessant, my werk stuur my nogal bietjie dat ek internasionaal blootstelling kry. Baie van die kwessies wat ons hiermee worstel en dink, hierdie is van die verskriklikste goed wat ons in Afrika werk, is goed om in die res van die wêreld ook sukkel. Ons is nie noodwendig alleen daarmee nie. Ek dink ons is baie meer kreatief met die manier hoe ons probleme oplos. Maar wêreldwyd is daar tekort aan onderwysers. Wêreldwyd is daar tekort aan skoolhoofde. En die wêreld kyk op hierdie stadium na Afrika en ons gaan onderwysers verloor oor die langtermyn wat Europa toe sal gaan om daar te gaan onderwys gee, omdat hulle tekort het aan onderwysers. Maar dat hy op die wêreldverhoog kan praat oor dissiplinêre kwessies, oor nuwe tegnologie, oor ouer betrokkenheid, oor finansies vir skole, dis universele terme, universele kwessies waar gepraat word. Maar dis 'n voorreg om bietjie skouers te skuur met die ouens. Wat dink jy sou die ideale onderwysmodel vir Suid-Afrika wees? Kom ek antwoord hom so om te sê, daar's een model wat hy nie moet wees nie. Dis die one size fit all. Daai model wat ons die ronde blokkies en die vierkantige gaatjies wil druk, en dis wat ons nou probeer doen. Op papier het ons eintlik 'n baie goeie stelsel in Suid-Afrika. Maar ons polisieer dit op so 'n vreeslike manier. Jy wil graag vir jou onderwyser in die klaskamer daai professionele vryheid gee om te sê aan die einde van die jaar moet ons kinders die volgende goed bereik. En dan wil jy vir die onderwyser daai kreatiewe vryheid gee om binne daai 12 maande of kom ons sê 10 maande op jou eie pas, volgens die behoefte van daai kind, die vermoë van jou gemeenskap te beweeg om tot daar te kom. Ons jaag so 'n klomp tikboksies om by 'n bepaalde plek uit te kom, dat dit 'n groot stuk van die professionele vryheid van onderwyser wegvat, en ons beïndruk ouers met klomp werkskaarte en klomp goedjies wat gemerk is, nou kyk, nooit het ons die kind ontwikkel nie. Maar teoreties maak ons stelsel eintlik daarvoor voorsiening. So ideale stelsel gaan eintlik wees, waar ons terug aan dit wat die grondwet sê. Het ek hierdie jaar die potensiaal van elke kind ontwikkel? Ag, en ek weet ek praat baie keer as aan die matriekuitslae uitkom. Dan klap ons hande en ons moet opgewonde wees want die kinders wat hoog oor hy laat gaan, hulle het hard gewerk om daar te kom. Maar my vraag is baie keer in 'n skool vir die hoof. As die A-klas se wiskunde meneer nou 'n gemiddeld kry van 76 wat 'n onderskeiding is vir sy klas. Maar daai klas se potensiaal was 80% geweest. Nou klap ons nog steeds vir my hande want hulle het 76 gekry. Maar die juffrou wat die C-klas gekry het, haar potensiaal in daai klas is dalk 35%. Maar sy maak klaar op 51. Wie die meeste ontwikkel? Dan het die juffrou in die C-klas baie harder gewerk want sy het daai kind se potensiaal ontwikkel. Die meneer in die A-klas het hulle eintlik laat agteruit gaan, maar gelukkig nog 'n onderskeiding. Hoe klap ons daar hande? So ons meet 'n bietjie verkeerd, nê. Ons meet ook net baie skole, kyk, as die trofeekas vol staan en die eerste span het gewen, dan alles loop reg in die skool. Ons meet verkeerd. En ek dink 'n ideale stelsel vir my gaan wees, as ou regtig gaan kyk, om te sê, hierdie 30 kindertjies wat ek hierdie jaar voor my gehad het, hier waar ek hulle gekry het, en nou as die jaar klaar gemaak het, het ek daai kind se potensiaal gaan ontsluit. En dit beteken ook, dat ek raak gesien het, dat jy het 'n krisis in jou huis gehad. Dat ek raak gesien het, dat jy het nie vandag wiskunde nodig nie, jy het 'n drukkie nodig. Of jy dalk 'n bietjie meer vaderlike gesprek nodig om te sê, jy maak droog. Dis nie hoe ons met mekaar praat en werk nie, nee, daai bietjie daai ouerlike leiding. En ons stelsel maak voorsiening, maar ons het 'n bietjie worsmasjien geskep en druk te vinnig deur. Ek dink ons moet almal 'n bietjie dieper asemhaal en sê, hoekom is ons eintlik besig waarmee ons besig is? Nou praat ek van ouers ook. Kan nie my onvervulde drome deur my kind se lewe loop staan en leef en onbehoorlike druk op 'n skool gaan sit oor goed wat nie op die langtermyn saak maak. Ek wil so 'n bietjie duiwelsadvokaat speel en vra, maar daar is so 'n reusagtige hoë persentasie van skole in Suid-Afrika wat nie funksioneel is nie, wat disfunksioneel is. Ja, nee, ek dink juis in so 'n stelsel het hy nog meer vryheid om te sê, maar raak dan ontslaaf van die ouens wat nie werk nie, nê. Ek praat op 'n konferensie en toe dit nou vra tyd is, nou vra die een vir my sê, soos jy nou eendag minister is, wat sal jy nou doen? Toe sê ek sal 80% van die skoolhoofde fire.
Want as jy die leier in die skool is en jy laat toe dat iemand nie in die klaskamer is nie, of jy kan nie 'n rooster opstel dat almal behoorlike werkslading het nie, en jy laat toe dat mense dronk opdaag, of nie merk nie of wegkom, dan is dit jou probleem. Die leier in die skool het nie regte voorbeeld gestel nie. Die teenkant van daai muntstuk, as jy gaan kyk na 'n goeie skool wat goed funksioneer, elke topskool in ons land sit met 'n topskoolhoof, met 'n topmens wat mense gaan loop staan en ontwikkel. So jy gaan moet begin huis skoonmaak dat jy die regte persoon in het. Nou so 'n paar jaar terug die McKinsey groep, hulle het nou 'n slegte naam gekry oor 'n paar redes, maar in 2008 het hulle 'n goeie studie gedoen oor wêreldonderwysstelsels. En hulle het 3 interessante goed gesê. Die eerste een is om te sê, selfs 'n baie swak onderwysstelsel kan in 'n kort tydjie omgedraai word as jy goeie skole aanstel. Daar's jou katalisator, goeie skole nê. Die tweede een is, as jou grootste belegging in jou land se onderwys wil maak, doen dit in die onderwyser. Want hulle sê, ek gaan dit in Engels aanhaal, dit is so mooi aanhaling wat ek baie gebruik, the quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. Onthou vir daai hele kind, die onderwysstelsel vir die kind is daai meneer of juffrou wat nou vir hom of haar, dis die onderwysstelsel vir daai kind, wie nou daar voor jou staan. En dan die derde een is, kry die beste jong mense, met die beste uitslae, werf hulle as jou onderwysers en hou hulle in die stelsel. So daai topmatrikulante, jy weet, voordat die onderwys dit vir die res van die wêreld doen, ons sê maar ons skep nou eers ons room af om terug te kom stelsel toe voordat ons dit vir die res van die land se beroepe gee, dat hulle kan begin dupliseer. En daai 3 eenvoudige stappe kan maak dat ons daai 80% disfunksionele skole eintlik in 'n kort tydjie kan omdraai. Dis moontlik, want jy sterk leiers nodig. Jaco, jy is nie net by FETSAS nie, jy is nie net die uitvoerende hoof van FETSAS nie, jy is ook nie net 'n gesinsman nie, jy is by baie ander onderwysorganisasies betrokke, Rapport Onderwysfonds, die Afrikaanse Onderwysnetwerk, die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Geniet jy daai dele wat nie met jou normale werk uit te waai het nie? Jy gaan sien iewers het 'n onderwys raakpunt, Ja. nê. So dis 'n landskap, maar ek dink dit sê iets oor onderwys, nê. Onderwys is eintlik 'n netwerkprofessie en 'n netwerkberoep. Jy kan nooit los staan van 'n klomp ander goed nie. So die onderwysfonds maak seker dat ons geld bymekaar maak. Dit gaan eintlik oor geld en beurse vir die jong onderwysers om terug te kom, om seker te maak dis langtermyn volhoubaar. Die SA Akademie wat fokus op hoër onderwys, doen ons navorsing waar die goed saak maak. Weet, ek het mos net nou gesê my grootste voordeel was ek kon Afrikaans tot my doktoraal doen. Om seker te maak dat mense het daai voordeel om dit te kan doen en dan internasionaal te kan publiseer en navorsing te kan doen en boeke te kan skryf. Dit moet daar wees. Die hoër orde van jou taal moet gehandhaaf word daardeur. En die onderwysnetwerk is om die verskillende rolspelers in onderwys, ons moet weet waarmee wie besig is. Hoe kan ek ondersteun? Want in hierdie onderwyslandskap het FETSAS 'n bepaalde funksie om te vervul. So ek kan nie rondhardloop om kurrikulum goed te gaan loop staan en doen nie. Daar's vennote wat 100% daai spasie moet vol staan, maar ons moet goeie kontak en kommunikasie met mekaar hê, leierskapontwikkeling. So ek dink dit help vir my om die breër landskap prentjie die hele tyd te sien, dat jy nie verval in 'n groef net van jou eie organisasie of eie manier of eie idees nie, maar om heeltyd gekonfronteer te word met ook die realiteit van 'n ander persoon of 'n ander invalshoek op dieselfde kwessie, wat my baie help om besluite te neem of ten minste net ander insigte te kry, dat ek met meer deernis en begrip ook my eie werk kan doen. Net kortliks, waaroor het jou doktorsgraad gegaan? Dit was 'n lang titel, 'n kort titel en die bottom line. My bottom line is, wat is die minste wat ek moet doen om iemand te fire en nie in die moeilikheid te kom nie? Ja, so my doktorale tesis het gegaan oor dissipline, die dissiplinêre proses. Wat is die vereistes waarna 'n werkgewer, die minimum vereistes waarna 'n werkgewer moet voldoen? En ek het 'n groot deel daarvan gebruik ons nog in onderwys. Want as jy weet, kinders se verhore behoort nie soos 'n strafsaak te lyk nie, dit is altyd verhoudingsgebaseerd. En dit het ek daai tyd nog 'n bietjie oor geskryf. Ek meen ek kan baie vies wees vir die werknemer, maar môre werk ons in dieselfde werksplek weer. So ek moet jou dissiplineer, maar die verhouding moet kan bly voortbestaan. Jaco, jy het ook genoem dat een van die grootste voordele wat jy gehad het is om tot by jou doktorsgraad in Afrikaans te kon doen. Wat dink jy van Afrikaanse ouers wat hulle kinders in Engelse skole sit of hulle in Engels grootmaak? Kom ek antwoord, ek gaan jou weet 2 maniere antwoord. Die eerste een is, ek is 'n pro-keuse mens. So ek glo vas dat elke ou het die reg om sy keuses te neem, slim of onnosel, jy moet dan moet leef van die gevolge. So ek wil nooit iemand in 'n bepaalde rigting dwing nie. Maar kan vir 'n ouer sê, as jy gaan kyk na data, en 'n ou gaan kyk na sukses, dan is die voordele van moedertaal, dis nie vergelykbaar met enigiets anders nie. Baie keer gaan dit afhang van die gesin se behoeftes en ook die aard en kwaliteit van skole in jou omgewing.
Maar navorsing sê, as jy in jou moedertaal begrippe verstaan, ek praat nie van woorde nie, verstaan begrippe. En hoe beter jy die begrip verstaan, hoe makliker begin jy 'n tweede taal leer. En hoe maklik kan jy goed gaan toepas, selfs in 'n tweede of 'n derde taal, as jou moedertaal goed gevestig is. So ek is 'n groot voorstander van moedertaalonderrig, weet, en vir 'n baie lang tyd, FETSAS het baie lank beklei vir moedertaal. Weet, in hierdie draai van moedertaal, dis 'n tamelike onlangse draai van die departement. Hulle was baie gekoloniseerd Engels, dit is die taal van almal, tot 'n paar jaar terug, en ek het daai tyd nog 'n rubriek daaroor geskryf. Ek was die enigste wit Afrikaans sprekende in daai hele konferensie oor taal. En ek het die gevoel in daai vergadering gekry, Afrikaans is vir die eerste keer nie die vark in die verhaal nie, maar as 'n voorbeeld gebruik. In daai selfde tyd was daar 'n studie onder die Xhosa kinders gewees wat 'n wiskundeverhaal in Xhosa kon skryf. Die helfte van die klas het in Xhosa geskryf en die ander helfte in Engels. Die Engelse span het gedryf, die span wat wiskunde in Xhosa geskryf het beter deurgekom. Selfe onderwyser, skielik was dit nie 'n taaltoets vir die kind nie, dit was 'n wiskundetoets. So ook toe Xhosa voorbeelde begin kom en Zulu voorbeelde begin kom en die minister begin bewus word om te sê hierdie gesprek moet nou plaasvind. Deel van die matriekuitslae wat so goed is. Die laat sê hoe is dit moontlik dat dit gebeur het? Moedertaal. KwaZulu-Natal, en ek het dit in 'n vorige onderhoud ook gesê, daai onderwysers het vir baie jare skelm in Zulu onderrig gegee. As die toesighouers kom praat hulle Engels. As die toesighouers loop, dan gee hulle daai vakke in Zulu vir die kinders gegee. En Zulu huistaal het gemaak dat die hele land se gemiddeld gelig het, want 25% van ons kinders in die stelsel is Zulu sprekend. Daar's 'n moedertaal voorbeeld. So pappa en mamma kan self kies. So jy kan kies om jou kind in 'n ander taal te sit, maar dan kies jy nie noodwendig beste belang van jou kind nie. So gaan doen jou huiswerk mooi. Kyk nie jou kind, kyk nie jou behoeftes, kyk na die realiteite, maar gaan kyk ook na die data wat sê. Die moedertaal se begrip is soveel beter as 'n ander taal. Ek wil nog net vinnig jou mening hoor oor tuisonderrig. Ek het 'n gevoel, en dis baie anekdoties met mense wat ek praat, dat baie ouers dink dit is 'n maklike taak en dit is glad nie so maklik nie. So, wat dink jy oor tuisonderrig en is dit moontlik as jy vir baie lank tuisonderrig gehad het, nie behoorlike tuisonderrig nie, om weer in die skoolstelsel in te kom op die vlak waar jy moet wees? Ja, ek dink dis een van ons grootste groeiende markte in die onderwyssektor is ouens wat tuisonderrig gee. En weer eens, ek is 'n pro-keuse mens. Dis wonderlik dat jy kan kies of ek is tuisonderrigmodel of privaat skoolmodel of die openbare skole model en seunsskool, dogterskool, enkelgeslag, wonderlik dat jy 'n keuse het, maar elke keuse het voor- en nadele. Ons het goeie vriende wat tuisonderrig gee, besendelinge. So deel van hulle lewe is hulle weg in die buiteland en weer hier en dit maak vir hulle gesin sin. Pa en ma het bepaalde kwalifikasies wat maak dat jy dit kan doen. Maar ek dink ek sou baie versigtig wees om dit vir my kinders te kan doen, want ek hoop ek is 'n goeie prokureur, maar ek gaan nie vir hulle dieselfde wiskunde kan gee of taalvakke kan gee met dieselfde passie as wat ek glo 'n gekwalifiseerde onderwyser. Dis 'n professie om die liefde vir die vak oor te dra. Maar nou weet ek ook die skoolstelsel is nie vir elke kind nie. Die uniform dra, die dissipline, ek dink ou moet regtig baie mooi gaan kyk daarna. Ons sien in die stelsel dat baie keer dink pappa en mamma die kind funksioneer op 'n hoër vlak. Jy weet, en as hulle dan word hulle geskok as hulle by die skool kom. Gehoop die kind is nou graad 4, dan toets die kind op graad 2. So die departement wat sê ons wil 'n bietjie meer insaag kry of hierdie kind regtig leer, kan ek eintlik ondersteun, want ons het nou aan die ander kant gesien dat die kinders nie altyd gereed daar kom nie. Nou baie keer dink hulle dis meer sosiale interaksie. Dit is partykeer ook vir die kind 'n groot aanpassing, maar vakinhoud ook. Die tempo waarteen die goed plaasvind. Ek het ook 'n belewenis is baie keer jou tuisonderrig kinders fokus lang tyd op een vak. Weet, in 'n gewone skool, jy het jou 8 of 9 vakke elke dag. Jy moet kan wissel tussen daai boeke en kan spring van 'n wiskunde en 'n taal en 'n wetenskap en dit kan gebeur. En dan sukkel daai kinders partykeer om in te kom. Wat ons ook op 'n stadium gesien het, sal my provinsie sê waar dit meer gebeur nie, waar dit half vermoedig hier was om te sê ek is met tuisonderrig besig en dan hier by graad 4, dan begin die kinders se programme 'n bietjie inmeng in jou gymtyd en jou kuiertyd en so meer, en dan wil die kind terugkry in openbare skool, dan is die skole vol. En as daai kind nie op die vlak waar hulle moet wees nie. Deel van die staat se bekommernis is, weet ouers in die Oos-Kaap byvoorbeeld of in KwaZulu-Natal wat sê hulle is besig met tuisonderrig, maar daai kind pas heeldag beeste op in die veld. Daar's geen onderrig nie. So ek kan verstaan dat daar meer polisieering moet wees om seker te maak daar's onderrig. En die ander kant van die munt, daar's wonderlike programme vir tuisonderrig en daar's tuisonderrigsentrums wat bietjie tutors het en ook gemeenskap gevestig is. Maar aan die einde van die dag terug is dit in die beste belang van jou kind.
neem al die faktore in ag. Vir ons gesin, verseker nie die opsie vir ons gewees nie. Ons is bederf met uitstekende onderwysers en uitstekende skole. Hierdie pa en ma sou nie beter kon doen nie. Jou boekrak is vol boeke en dis nie net regshandboeke en regsboeke en so aan nie. Wat lees jy? Ek is baie lief vir lees en ek lees verskriklik wyd. So in 'n vakansietyd is daar partykeer sommer so 3 boeke wat gelyktydig daar lê. So ek het weer Jock of the Bushveld gelees, want dit is 'n lekker storie. Maar ek lees nou tans Diaries of a CEO wat vir my ongelooflik insigte gee. Een van die wonderlikste Afrikaanse leierskapboeke is Brand Pretorius se aan die stuur en sy nuwe boek met die geestelike komponent by. So ek put ongelooflik vreugde daai toe en ek maak tyd om te lees. Jy het nou gesê van baie vlieg. Dis die wonderlikste tyd vir 'n vliegtyg want niemand kan jou bel nie, niemand stap in nie. Dis lekker leestyd. Ag maar ek wissel goed af tussen fiksie en nie fiksie en geestelik en verskillende boeke. Nee, ek is baie lief vir lees en ek hou nogals van hoeveel ek van tegnologie hou ek nogals van 'n harde kopie boek dat ek kan onderstreep. En wat interessant is, ou nou 'n jaar of wat of 'n paar jaar later terug gaan jy lees weer die boek om te kyk wat het ek toe onderstreep en my toegetref en wat tref my nou. En in FETSAS het ons jaarliks lees ons bestuurspan dieselfde boek. En dan sê maar hoe pas ons die ding nou toe? So die onlangs die boek wat ons 'n jaar lees is The Checklist Manifesto. Wat 'n ongelooflike boek is om te sê wat se lesse kan ons as FETSAS leer. En 'n groot deel van ons model van FETSAS is eintlik gebou op Jim Collins se navorsing van good to great en built to last en great by choice, oor strukture wat ou plek moet sit om te bou. So nee, ek dink daar's baie slimmer mense by wie ou baie kan leer, so ek is lief vir lees. Waaroor is jy spyt? Jy's dalk daai veearts ding as ek nou so kyk na al die moeilikheid in die onderwys. Nee, ek is nie spyt oor 'n klomp goed nie. Ek het wonderlike geleenthede oor my pad gekom en ek is bly ek het dit gebruik. Ek sal altyd sê maar ek wou graag meer tyd in die veld spandeer het of meer tyd by die huis spandeer het, maar ek dink 'n ou moet mekaar sê daai lewensspasie waarna 'n ou is met ou ten volle geniet, want elke spasie het sy vreugdes, nê. As daai begin van 'n verhouding en daar kindertjies kom en later lê vrou, elke spasie het 'n wonderlike tyd en partykeer raak hy so besig aan daai spasie dat jou nie noodwendig genoeg waardeer nie of net sê jy's om net hierdie doeke fase kom. Maar daar's tog iets moois aan elkeen. So nee, ek het nie 'n spyt waarop ek terugkyk nie. En waarop is jy trots? Ek is trots om te kan sê dat ek is lief vir my kinders en my vrou en mense en aan die einde van die dag kan 'n ou klomp stelsels ons skep, maar dis mense wat die verskil maak. En ek dink ou beleggings gaan maak in mense. Weet dit wat 'n ou droom en dis iets wat mense moet deel, nê. So ek is trots daarop dat ek by organisasies ook buite FETSAS betrokke kan wees om te sê ek het soveel waardevolle lesse geleer. En dan dink ou partykeer jy gaan 'n organisasie ingaan om hierdie ouens te gaan help en dan skielik kan leer jy weet daar soveel nuwe goed. Dat ou net heeltyd oop sal wees om te bly leer. En daar moet ek ook vir my pa en ma dankie sê wat vir ons kinders geleer het van 'n leergierige gees. Om altyd te kan leer, weet om by ou te gaan sit en te sê ek het dit nie geweet nie of die wonderlikste gesprekke met wysheid van mense sonder kwalifikasie wat vir jou baie meer wyshede kan gee as wat ouens in papiere het. Met geen emosionele intelligensie en insig nie. So dalk trots daarop dat ek altyd bereid is om te gaan sit om te sê, wat kan ek hier leer? En ek hoop ek kan dit oordra ook aan die kinders en mense wat naby aan my is. Wat is vir jou oneindig oninteressant? Ek is nie 'n roetinemens. Ek is glad nie 'n roetinemens nie. So ek verval vinnig in verveeldheid. Ek is ook een van daai ouens. As jy ou goed begin herhaal, as ek dit al klaar iewers gehoor het, jy verloor my baie vinnig. Dan onbevoegdheid pla my baie. Maar in Afrika moet 'n ou partykeer versigtig wees om te sê is dit onbevoegdheid of is dit die ritme van aktiwiteite. En ook die Engels het 'n mooi woord van to be mindful. Dat my realiteit van tyd en spoed en gebeure is nie altyd dieselfde nie. En die oomblik wat ek daai mindfulness kry en bewus raak van die omgewing is, lees die situasie vir dit wat dit is. Ja. Partykeer lees ek goed verkeerd, dan wil ek my eers herskop daarna. Die grootste besluit wat jy al in jou lewe moes neem, maak nou nie saak wat die gevolge daarvan goed of verkeerd of reg of weg was nie. Wat was die grootste besluit wat jy al moes neem? Ek is met 'n wonderlike vrou getroud. Ja, ek dink ou se lewensmaat speel so groot rol in ou se lewe. As 'n ou met die regte mens kan sê ons wil hierdie pad wil ons saam stap.
Sê iemand eendag jou grootste projek sal wees om 'n kind groot te maak, om 3 keer daardeur te gaan en te sê jou, dis 'n belangrik een, dit bepaal soveel van ou se lewensvreugde en as hy 'n besige dag buite gehad het om veilig te kan terugkom te sê, hierdie is 'n lekker spasie en my werk as pa om te sê, maar die huis moet 'n lekker huis wees vir ons kinders ook. En hoe ons saam besluit het wat ons gaan doen. Sê nee, los aan nou. Goed 'n wonderlike vrou getrou. Jaco Deeken, baie dankie dat ons vandag Land en Sand met jou kon gesels. Dit was regtig 'n voorreg en geweldig interessant en insiggewend. Baie dankie. Elke Dinsdag gesels ek met nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Laat weet ons wat jy dink in die kommentaarveld onderaan hierdie pot gooi of stuur 'n e-pos aan info@rsg.co.za. Onthou om die follow knop hierbo te druk en kom gesels elke Dinsdag Land en Sand.